'n erfgenaamseun sien hoe sy miljardêr pa in die middel van die straat in mekaar stort, terwyl die skare net toekyk sonder om op te tree. Desperaat hardloop hy na 'n straatseun en skreeu in trane, "Red my pa, asseblief." Die arm seun, gedryf deur 'n onwrikbare geloof, kniel en bid met al die krag van sy hart. 2 minute later gebeur die onmoontlike en die wonderwerk wat daar gebore word, verander vir altyd die lot van 2 lewens. Die son het skaars opgekom toe Rian Botha van der Merwe reeds met sy oggendroetine besig was. Op 56-jarige ouderdom het die tegnologiemagnaat om 5 uur die oggend wakker geword, na die ingevoerde trapmeel op die 4de verdieping van sy herhuis in Camps Bay, Kaapstad, gegaan en presies 7 kilometer gehardloop terwyl hy die pryse van die Asiatiese aandelemark nagegaan het. Dit was 'n onveranderlike ritueel vir 20 jaar, sedert hy Botha Tegnologie gestig het, vandag die grootste tegnologiekonglomeraat in Suid-Afrika, met takke in 12 lande en 'n markwaarde wat op miljarde geraam word. Maar daardie Woensdag was iets anders. Rian het 'n ligte bewing in sy regterhand gevoel terwyl hy die tablet vasgehou het. Hy het dit geïgnoreer. Waarskynlik opgehoopte moegheid van die reis na Singapore die vorige week. Na 50 minute se hardloop het 'n vreemde tinteling sy linkerarm deurgeloop. Hy het stadiger gegaan, diep asemhaal. Niks wat 'n konsultasie met Pietnie sal oplos nie, het hy gedink, sonder om veel belang daaraan te heg. Hy was gewoond daaraan om sy liggaam te beheer soos hy sy besigheid beheer het, met eisterdissipline en onbetwisbare verwagtinge. Op die onderste verdieping van die herehuis het Flippy, sy 9-jarige seun, wakker geword vir nog 'n dag van eensame roetine. Die seun met bruin hare en groen oë identies aan die van sy pa, het die uniform van die duurste tweetalige skool in die Kaapstadse metropolitaanse gebied reggetrek en gewag dat Tannie Kosie, die huishoudster wat hom van baba af grootgemaak het, sy ontbyt klaarmaak. Daar was 'n swaar stilte in die lug, 'n stilte wat Flippy goed geken het. Dit was die stilte van huise wat te groot was vir te min mense. "Jou pa het reeds afgegaan na die kantoor, my skat," het Tannie Kosie ingelig, terwyl sy 'n bord vrugte wat sorgvuldig gesny is, voor die seun geplaas het. Hy het gevra om te sê dat hy dalk nie vandag vir aandete sal terugwees nie. Hy het 'n videokonferensie met die Amerikaners. Flippy het net geknik, sonder om teleurstelling te toon. Op 9-jarige ouderdom het hy reeds geleer om sy emosies net so goed soos enige ervare volwassene weg te steek. "Dis goed," het hy meganies geantwoord, terwyl hy met die silwervurk gespeel het. "Môre het ek 'n fluitoptrede by die skool." Die huishoudster het gehuiwer, haar verouderde gesig het saamgetrek in 'n uitdrukking van spyt wat net 'n sekonde geduur het, voordat dit deur 'n geforseerde glimlag vervang is. "Ek sal hom daaraan herinner, liewe. Ek is seker hy sal probeer om daar te wees." Albei het geweet dit was 'n leuen. Op die dakwoonstel van die gebou wat die hoofkwartier van Botha Tegnologie gehuisves het, in die finansiële sentrum van Sandton, het Rian prestasiegrafieke ontleed terwyl sy broer en vise-president, Rykard, die uitbreidingsstrategie vir die kwartaal uiteengesit het. Die panoramiese uitsig oor Johannesburg het die bespreking omraam as 'n konstante herinnering aan die ryk wat hulle gebou het. "Ons moet die ooreenkoms met die Chinese teen Vrydag sluit," het Rykard gesê, terwyl hy sy Italiaanse raambril reggetrek het. 5 jaar jonger as Rian, het Rykard altyd in die skaduwee van sy meer suksesvolle, meer charismatiese, meer allesbroer geleef. "As ons dit weer uitstel, loop ons die risiko om die geleentheidsvenster in die Asiatiese mark te verloor." Rian het nie dadelik geantwoord nie. Die bewing in sy regterhand het teruggekeer, nou intenser, en hy het dit diskreet onder die swart marmertafel versteek. Dit het hom begin pla. Die afgelope 2 maande het sulke episodes meer gereeld geword, tesame met hoofpyne wat geen pynstiller blyk te verlig nie. "Gaan dit goed, Rian?" Rykard se stem het hom teruggebring na die werklikheid. "Ja, ek dink net. Reël 'n vergadering met die Shanghai span vir môre, 7 uur die oggend. Ons gaan dit versnel." Rykard het geknik tevrede, maar het iets vreemds aan sy broer opgemerk. Daar was 'n ongewone bleekheid in sy altyd gebreinde gesig, en 'n spanning in sy oë wat nie ooreengestem het met Rian se gewone onwrikbare selfvertroue nie. "Jy lyk moeg. Miskien moet jy stadiger gaan, daardie ondersoek laat doen wat jy maande lank uitgestel het." Rian het die opmerking met 'n geïrriteerde gebaar afgewys. "Ek is perfek in orde." Nou oor die bekendstelling van die nuwe stelsel. Maar hy was nie in orde nie.
Om 14:43 daardie middag, tydens 'n vergadering met beleggers, het Rian so 'n sterk duiseligheid gevoel dat hy teen die tafel moes leun om nie te val nie. Koue sweet het oor sy voorkop geloop, en vir 'n oomblik het die wêreld om hom sy fokus verloor. Hy het die ongemak verbloem en 10 minute pouse gevra en homself in die uitvoerende badkamer toegesluit. Terwyl hy sy weerkaatsing in die spieël in die oë gekyk het, het Rian iets gesien wat hy nooit van tevore sou erken het nie: kwesbaarheid. Toe hy sy gesig met ijskoue water was, het hy opgemerk dat die bewing in sy hand nou oor sy hele arm gestrek het. Met teensin het hy sy selfoon geneem en iets gedoen wat hy selde gedoen het. Hy het al sy afsprake vir die volgende dag gekanselleer en 'n afspraak met sy privaat dokter gemaak. Piet Retief was 'n jarelange vriend, die enigste wat Rian vertrou het om na sy gesondheid om te sien. In die luukse spreekkamer in die Constantia gebied het die sakeman uiteindelik al die simptome wat hy ervaar het: onthul, bewings, duiseligheid, geheueverlies, af- en toegevoelloosheid, intense hoofpyne. Waarom het dit so lank geneem om my te kom sien, Rian? Piet het gevra na 'n deeglike ondersoek. Hierdie simptome het nie gister verskyn nie. Jy ken my skedule, Piet. Ek het nie tyd om siek te wees nie. Die dokter het gesig, 'n ou gewoonte van toe hulle nog kollegas op universiteit was, voordat Rian die mediese kursus vir die sakewêreld verlaat het. Ek sal 'n volledige reeks toetse aanvra. Ek wil MRI-skandering, elektroenkefalogram, alles hê. En ek sal nodig hê dat jy dit onmiddellik doen, nie oor 3 maande wanneer jy 'n plek op jou skedule het nie. Die erns in die dokter se stem het Rian sonder protes laat knik. Vir die eerste keer in dekades het hy vrees gevoel. 3 dae later het die resultate aangebreek. Piet het Rian in sy spreekkamer buite normale spreekure ontvang, 'n voorreg wat vir baie min pasiënte gereserveer is. Die ernstige gesig van die dokter het alles gesê nog voordat enige woord uitgespreek is. Dit is 'n seldsame neurodegeneratiewe toestand, Rian. Dit word Hofman-Weller-sindroom genoem. Die toetse toon progressiewe degenerasie in spesifieke areas van die sentrale senuweestelsel. Die woorde het Rian soos 'n onsigbare vuis getref. Hoe lank? Piet het gehuiwer. Die progressie wissel van pasiënt tot pasiënt, maar in gevalle soos joune, waar die simptome reeds gevorderd is ondanks dat dit onlangs begin het, praat ons van 8 tot 12 maande op die meeste. Die stilte wat gevolg het, het sy eie gewig gehad. Deur die venster van die spreekkamer het Kaapstad sy frenetiese ritme voortgesit, onbewus daarvan dat die tyd van een van sy magtigste inwoners drasties verminder is. Behandeling. Rian se stem het vreemd kalm geklink. Ons kan probeer om die progressie te vertraag, die simptome te verlig. Daar is eksperimentele protokolle oor see, maar daar is geen bekende geneesmiddel nie, Rian. Ek is jammer. Die sakeman het etlike minute roerloos gebly en na die horison van geboue gestaar wat so ver as die oog kon sien gestrek het. Sy gedagtes, gewoond daaraan om risiko's en geleenthede te bereken, het nou die enigste vergelyking verwerk waarvoor hy hom nooit voorberei het nie, die eindigheid van sy eie bestaan. Wie weet hiervan, het hy uiteindelik gevra. Net jy en ek. Absolute mediese vertroulikheid, soos altyd. Rian het geknik. Hou dit so nie eens Rykard mag weet nie, verstaan? Niemand nie. Toe hy die spreekkamer verlaat, het Rian nie na die kantoor of na hangende vergaderings gegaan nie. Hy het sy Porsche deur die strate van Kaapstad gery sonder 'n spesifieke bestemming, totdat hy besef het dat hy naby Flippie se skool was. Hy het na die horlosie gekyk, 15:20. Die tyd dat sy seun uitkom. Hy het naby die hek geparkeer en gewag. Minute later het hy die klein figuur van Flippie gesien uitkom, met 'n rugsak wat amper groter as hy was. Die seun het alleen geloop, terwyl ander studente vergesel is deur glimlaggende ouers. Flippie het na die privaat sjauffeur gestap wat op hom gewag het, soos elke dag. Iets binne in Rian het op daardie oomblik gebreek. Hoeveel tyd het hy vermors? Hoeveel skooluitstappies het hy gemis? Hoeveel belangrike oomblikke in sy seun se lewe het ongemerk verbygegaan terwyl hy 'n ryk gebou het wat nou so sinneloos gelyk het. Hy het uit die motor geklim en sy seun se naam geroep. Flippie het omgedraai, verras, amper sonder om sy pa se teenwoordigheid in daardie alledaagse omgewing te herken. Pa, wat maak jy hier? Die onskuldige vraag het die gewig van jare se afwesigheid gedra. Rian het sy keel voel toetrek. Ek het jou kom haal. Ek het gedink ons kan tyd saam deurbring.
Flippy se uitdrukking het verrassing, wantroue en 'n tikkie hoop vinnig onderdruk vermeng. Maar jou vergaderings. Jy het altyd vergaderings. Ek het alles gekanselleer, het Rian geglimlag en sy hand na sy seun uitgesteek. Vandag is net jy en ek. Op pad huis toe het die stilte tussen pa en seun die afgrond onthul wat jare se emosionele verwaarlosing geskep het. Rian het probeer om 'n gesprek oor skool, vriende, belangstellings te begin, maar Flippy se monosilabiese antwoorde het getoon hoeveel werk hy voor hom gehad het om daardie verhouding te herbou. Tuis het Tannie Kosie haar verbasing nie weggesteek toe sy Rian vroeg sien aankom, vergesel van sy seunie. In haar 12 jaar wat sy in die herehuis gewerk het, was so 'n toneel ongehoord. Ek sal julle versnaperinge voorberei, het sy aangekondig, terwyl sy haar emosie met professionele doeltreffendheid versteek het, maar Rian 'n diskrete blik van goedkeuring gegee het. Daardie aand, vir die eerste keer in jare, het Rian saam met sy seun aandete geëet. Hy het probeer om hom met sy huiswerk te help, en ontdek dat Flippy talent vir musiek gehad het, iets wat hy nooit van tevore opgemerk het nie. Toe hy sy seun gaan slaap het, het 'n vreemde gevoel van volheid hom oorval, tesame met 'n diep spyt oor die verlore tyd. In die seun se kamer, slegs verlig deur die astronautbedlampie, het Rian 'n stil belofte gemaak terwyl hy sy seun sien inslaap het. Hy sou elke dag wat hom oorgebly het, gebruik om al die jare van afwesigheid te vergoed. Om die pa te wees wat Flippy verdien het, selfs al was dit te laat. In die weke wat gevolg het, het die Botha herehuis 'n transformasie beleef wat die werknemers verbaas het. Rian het begin om voor 6:00 die middag tuis te kom, naweekafsprake afgesê en, tot verbasing van sy persoonlike assistent, 'n reis na Nieuw-York vir die grootste tegnologiekonferensie van die jaar geweier. Jou lesing by die Tech Summit kanselleer. Rian, jy is die hoofspreker, het Rykard tydens 'n ewige bespreking in die kantoor geprotesteer. Dit is die eerste keer in 15 jaar dat iemand van Latyns-Amerika hierdie uitnodiging ontvang. Besef jy wat dit vir die maatskappy beteken? Rian het onbewoog gebly en sy broer deur die panoramiese venster van sy kantoor dopgehou. Buite het Kaapstad gestrek in sy oneindige horison van beton en glas, die stad wat hy met sy besigheid help transformeer het. Die stad wat sou voortbestaan lank nadat hy weg was. Flippy het hierdie naweek 'n fluitoptrede, het hy eenvoudig geantwoord. Ek het beloof ek sal daar wees. Rykard het 'n ongelowige lag laat hoor. 'n Skooloptrede. Jy kan sy volgende 100 optredes bywoon, maar hierdie geleentheid met die Amerikaners sal nie herhaal word nie. Daar sal nie 100 optredes wees nie, het Rian gemompel, meer vir homself as vir sy broer. Toe met 'n fermer stem, die besluit is geneem, Rykard. Jy kan my in Nieuw-York verteenwoordig. Die vise-president het sy broer met 'n analitiese blik bestudeer. Daar was iets anders aan hom. Die Rian wat hy geken het, sou nooit familiekwessies bo besigheid stel nie. Nooit nie. Gebeur daar iets wat ek behoort te weet, het hy uiteindelik gevra. Rian het vir 'n oomblik gehuiwer. Die diagnose het sy besbewaarde geheim gebly, slegs met Piet gedeel. Om sy broer te vertel sou beteken om dit te werklik, onontkombaar te maak. Ek heroorweeg net prioriteite, het hy vaag weggeantwoord. Ek was afwesig in Flippy se lewe. Dit moet verander. Rykard het die verduideliking met sigbare skeptisisme aanvaar, maar het nie aangedring nie. Toe hy egter die kantoor verlaat, het hy 'n geestelike aantekening gemaak om beter te ondersoek wat met sy broer gebeur het. Skielike veranderinge was nooit 'n goeie teken in die sakewêreld nie. Die volgende Saterdag het Flippy die skoolauditorium se verhoog betree met sy dwarsfluit. Sy oë het die gehoor deursoek, sonder verwagting om die gesig te vind wat hy in die geheim die meeste wou sien. Tot sy verbasing in die derde ry het Rian geglimlag en diskreet gewaai. Langs hom was Tannie Kosie, wat nooit 'n optrede van die seun gemis het nie. Iets het op daardie oomblik in Flippy se uitdrukking verander. Mengsel van skok, ingehoue vreugde en onvermydelik wantroue. Die musiekonderwyser het die teken gegee om te begin, en die seun, na 'n oomblik van huiwering, het gespeel soos hy nog nooit van tevore gespeel het nie. Die note van Asa Branca het met 'n tasbare emosie deur die auditorium gefluister. Aan die einde van die optrede het die applous die saal gevul, maar vir Flippy het slegs een paar hande saak gemaak. Hy het skaam van die verhoog afgekom en nader aan sy pa gestap. Jy het regtig gekom, het hy gesê, sy stem balanserend tussen bevestiging en vraag. Natuurlik het ek gekom, het Rian geantwoord en sy hand op sy seun se skouer geplaas. Jy het wonderlik gespeel.
Flippy het 'n skaam glimlag geoefen, die eerste opregte in 'n lang tyd. Die onderwyser het gesê ek het natuurlike talent. Sy is absoluut reg, het Rian bevestig, terwyl hy 'n vreemde warmte in sy bors gevoel het, iets wat hy vergeet het wat dit genoem word. Vaderlike trots. Wat van ons vier dit? Ons kan gaan waar jy wil. Die seun het vir 'n oomblik gedink. Kan ons na die Kirstenbosch botaniese tuine gaan? Daar is 'n tattoo-koswyntjie waarvan almal in my klas praat, maar ek was nog nooit daar nie. Koswyntjie, het Rian verbaas herhaal. Die man wat net in Michelinste restaurante geëet het probeer om nie verbasing te toon nie. Natuurlik, dit klink interessant. Ure later, sittend op 'n bankie in die stad se beroemdste park, het pa en seun tacos en gelag gedeel. Flippy het vertel van sy klasmaats, sy gunsteling speletjies, sy klein alledaagse dramas, die hele wêreld wat Rian nooit geken het nie, al het hulle onder dieselfde dak gewoon. Dit was toe Rian dit gevoel het. Eers 'n ligte bewing te bekend. Toe 'n intense tinteling wat vinnig oor sy linkerarm versprei het, op na sy nek. Hy het probeer om dit te verbloem, terwyl hy die gesprek voortgesit het, maar sy sig het aan die rande begin vervaag. Pa, gaan dit goed met jou? Flippy se stem het gelyk asof dit van ver af kom. Rian het probeer antwoord, maar die woorde wou nie uitkom nie. Die bewing het toegeneem en in spasmas verander wat sy hele liggaam geskit het. Hy het gevoel hoe hy van die bank afgly, magteloos teen wat gebeur het. Pa. Flippy se desperate kreet het deur die park weerklink terwyl Rian op die sypaadjie in mekaar gestort het, styptrekkend. Verbygangers het gestop en 'n sirkel om hulle gevorm. Slimfone is vinnig uitgehaal en die toneel verfilm, die beroemde miljarder Ruan Botha wat een of ander aanval in die openbaar kry. Niemand het egter nader gekom om te help nie. Hulle het net gekyk, kommentaar gelewer, opgeneem. Flippy het langs sy pa gekniel, hom aan sy skouers geskit en sy naam herhaaldelik geroep. Trane het oor sy kinderlike gesig geloop terwyl paniek sy klein liggaam oorheers het. Iemand help asseblief, het hy gesmeek en rondgekyk. My pa gaan dood. Die skare het net 'n bietjie teruggetrek, sommige het gebel, ander het die hoek van hul opnames aangepas om die drama wat ontplooi het, beter vas te vang. Dit was op daardie oomblik dat Flippy hom gesien het. Ma seun, ongeveer 8 jaar oud, met verslete klere en 'n leë sak blikkies in sy hande. Anders as die ander, het hy nie verfilm nie passief gekyk nie. Sy donker oë, te groot vir sy gesig wat deur honger getuister is, het slegs opregte kommer weerspieël. In 'n impuls gebore uit absolute desperaatheid, het Flippy na hom gehardloop, sy vuil hande gegryp en met al die opregtheid van sy 9 jaar gesmeek. Asseblief, red my pa. Ek smeek jou. Daniel Smit, dit was die straatseun se naam, het nie gehuiwer nie. Hy het sy sak blikkies neergegooi en Flippy gevolg na waar Rian steeds styptrekkend was. Sonder 'n woord te sê, het hy langs die sakeman gekniel en iets gedoen wat almal teenwoordig verras het. Hy het sy klein eeltige hande op Rian se bors geplaas en sy oë gesluit. Hy het begin om woorde te prewel wat Flippy nie kon verstaan nie, maar wat soos 'n gebed geklink het. Sy stem, hoewel kinderlik, het 'n verrassende oortuiging gedra. Here, hierdie man het 'n seun wat hom nodig het Daniel sag maar ferm gesê. Asseblief, moenie hom nou wegneem nie. Gee hom terug aan sy seun, soos ek wou hê my ma moes terugkom na my. Die skare, wat voorheen met morbiede gretigheid vervulm het nou in respekvolle stilte na die ongewone toneel gekyk, die seun van een van die rykste mans in die land wat langs 'n straatseun kniel, albei oor die liggaam van die miljarder gebuig. 2 minute het verloop. Rian se spasmas het geleidelik afgeneem. Toe skielik het sy oë oopgegaan. Hy het diep asemgehaal, soos iemand wat na 'n lang tyd onder water opkom. Sy blik, aanvanklik gedesoriënteerd, het eers op Flippy gefokus, toe op die klein, verslete figuur wat sy hande op sy bors gehou het. Wat het gebeur, het hy met 'n hees stem gevra en probeer opstaan. Flippy het op sy pa gespring en hom styf omhels. Pa, jy is terug. Ek het gedink jy het. Daniel het stilweg teruggetrek en sy sak blikkies van die grond opgetel. Hy was op die punt om in die skare te verdwyn toe Rian hom geroep het. Wag, wie is jy? Die seun het omgedraai, onseker. My naam is Daniel, meneer. Rian het probeer opstaan, maar sy bene was nog swak. 2 mans uit die skare het uiteindelik nader gekom om hom te help. Staande, nog steeds ondersteun, het hy sy blik op die hawelose seun gerig.
Wat het jy gedoen? Daniel het sy skouers opgetrek, 'n gebaar wat nederigheid en 'n wysheid bo sy jare vermeng het. Ek het net vir God gevra om jou te help. My ma het altyd gesê ons moet ander help, selfs wanneer ons niks het nie. Iets in daardie eenvoudige woorde het Ruan diep getref. Voordat hy egter kon antwoord, het sirenes die aankoms van 'n ambulans aangekondig. Iemand in die skare moes hulp ontbied het. "U moet hospitaal toe gaan, meneer," het een van die paramedici gesê en met 'n draagbaar nader gekom. Ruan het sy oë nie van Daniel afgehaal nie, wat begin wegbeweeg het. "Wag," het hy weer geroep. "Moenie weggaan nie. Asseblief." Maar die gedruis het toegeneem, verslaggewers het begin aankom, die nuus van die beroemde sakeman se ineenstorting het reeds op sosiale media versprei. In die verwarring het Daniel tussen die mense verdwyn en Flippy en Rian is omring deur kameras en mikrofone. "Meneer Botha, wat het gebeur? Was dit 'n hartaanval? Kan u kommentaar lewer oor die straatseun wat u blykbaar gehelp het?" Ruan het die vraag geïgnoreer en is in die ambulans geplaas saam met Flippy, wat geweier het om sy hand te laat los. Terwyl die deure gesluit het, het sy oë nog steeds gesoek na die maar figuur van Daniel in die skare. In die hospitaal het Piet gewag, nadat hy gewaarsku is deur die VIP-noodstelsel wat sy belangrikste pasiënte bedien het. Na voorlopige ondersoeke het hy Rian met 'n verstomde uitdrukking aangekyk. "Jou lewenstekens is gestabiliseer," het hy ingelig en die resultate weer nagegaan. "Wat verbasend is, gegeewe die episode wat jy pas gehad het." "Wat het presies met my gebeur?" het Ruan gevra, bewus daarvan dat Flippy reg daar was en verstrooid met 'n tablet in die hoek van die kamer gespeel het. Piet het sy stem verlaag. "Volgens wat getuies berig het, het u 'n ernstige stuiptrekkingsaanval gehad, in ooreenstemming met u toestand. Maar die manier waarop u herstel het, is ongewoon om die minste te sê." Ruan het sy oë gesluit en die oomblikke in die park herleef. Die gevoel om beheer te verloor, toe die duisternis en toe die ontwaking. Flippy se gesig gebaai in trane. En daardie seun, Daniel, met sy klein, vasberade hande op sy bors. "Ek moet hom kry," het hy gemompel. "Wie?" het Piet verward gevra. "Die seun. Die seun wat my gehelp het." Ruan het na Flippy gedraai. "Seun, het jy gesien waarheen hy gegaan het?" "Daniel." Flippy het sy kop geskud, hartseer duidelik in sy oë. "Hy het verdwyn toe die ambulans gekom het." "Maar pa, hy het jou teruggebring." Piet het sy pasiënte bekommerde blik gegee. "Rian, jy moet rus. Ek sal nog 'n paar toetse aanvra en..." "Nee," het Ruan hom onderbreek. "Wat ek nodig het, is om daardie seun te vind." Op daardie selfde oomblik, aan die ander kant van die stad, in 'n koerantredaksie, het die ondersoekende joernalis Annelien Olivier die video gekyk wat op sosiale media viraal gegaan het. Daarin was duidelik te sien hoe die seun van die beroemde sakeman 'n straatseun vir hulp gesmeek het, en die daaropvolgende byna wonderbaarlike ontwaking van Ruan Botha. "Wie is hierdie seun?" het sy hardop gevra en die beeld vergroot om Daniel se gesig beter te probeer sien. "En wat het presies in daardie park gebeur?" Annelien het nie geweet nie, maar sy het pas die storie gevind wat nie net haar loopbaan sou verander nie, maar ook die lewens van almal wat by daardie vreemde voorval betrokke was. Annelien Olivier het in die stoel van haar klein kantoor in die redaksie van die Burger gesink. Die video van die voorval in Kirstenbosch het reeds miljoene kyke op sosiale media gehad, en haar hoofredakteur het haar pas die artikel toegewys. "Ek wil iets bo die voor die hand liggende hê, Annelien," het hy gesê. "Almal sal oor Botha se ineenstorting berig. Ek wil weet wie hierdie straatseun is, wat regtig daar gebeur het en waarom die seun van 'n miljarder hulp sou smeek by 'n seun wat blikkies versamel." Annelien, wat aan die Universiteit van Stellenbosch in journalistiek gegradueer het, met 'n meestersgraad in stedelike sosiologie, het haar reputasie gebou deur juis die sosiale kontraste van Kaapstad te ondersoek. Op 34-jarige ouderdom het sy reeds 2 ESO-verslagdoeningspryse vir haar artikels oor die onsigbaarheid van die hawelose bevolking gewen. Daardie storie het vir haar op maat gelyk. Sy het die video vir die 20ste keer gespeel en elke detail bestudeer. Sy het gestop by die beeld van die seun, maar krullerige hare, donker vel, verslete klere, maar 'n indrukwekkende waardigheid in sy oë. Daar was iets in daardie oë wat haar diep geïntrigeer het. Haar foon het gelei. Dit was haar kontak by die munisipale departement van maatskaplike dienste. "Marcia, ek het 'n guns nodig," het sy reguit gesê. "Ek soek 'n straatseun, ongeveer 8 jaar oud, naam Daniel.
Hy verkeer in die Kirstenbosgebied. Het jy 'n idee hoeveel Daniels ons in die stelsel geregistreer het, Annelien? En die meeste is nie eens geregistreer nie. Hierdie een is spesiaal, het Annelien aangedring. Het jy gister die video gesien van die sakeman Botha wat in mekaar gestort het? Dit is die seun wat help. In stilte aan die ander kant van die lyn, gevolg deur 'n sig. Stuur die beeld. Ek sal kyk wat ek kan uitvind. Intussen in die Botha-reis is Rian uit die hospitaal ontslaan met uitdruklike bevele vir absolute rus. Hy het die mediese aanbevelings heeltemal geïgnoreer en 'n noodvergadering met sy privaat sekuriteitsspan belê. Ek wil hê julle moet hierdie seun vind, het hy beveel en beelde wat van die virale video vasgevang is, gewys. Naam Daniel, ongeveer 8 jaar oud, woon op straat, versamel blikkies in die Kirstenbosgebied. Dit is top prioriteit. Die hoof van die span, 'n voormalige federale polisiebeampte genaamd Martinus, het sy wenkbroue gefrons. Enige spesifieke rede waarom ons hierdie kind moet vind, meneer Botha? Rian het gehuiwer. Hoe om die onverklaarbare te verduidelik? Hoe om te sê dat hy 'n diep en onverklaarbare verbinding gevoel het met daardie seun wat sy hande op sy bors geplaas het en op een of ander manier wat die wetenskap nie kon verduidelik nie, om teruggebring het? Ek wil hom bedank, het hy eenvoudig geantwoord. En hom help, indien moontlik. Flippy het alles van die deur van die kamer af dopgehou, sonder dat sy pa sy teenwoordigheid opgemerk het. Sedert die voorval in die park het die seun nie ver van Rian af wegbeweeg nie, asof hy bang was dat hy enige oomblik sou verdwyn. Sy kinderlike gemoed het nog steeds die verskrikking verwerk om sy pa op die sypaadjie te sien in mekaar stort, die gevoel van totale hulpeloosheid, en toe die verligting toe daardie vreemde seun, so anders as al sy skoolvriende, iets gedoen het wat geen volwassene kon doen nie. Ek wil ook Daniel vind, het Flippy gesê en uiteindelik die kamer binnegekom. Rian het omgedraai verras. Flippy, dit is 'n volwasse saak. Waarom gaan jy nie 'n bietjie speel nie? Ek beloof dat daarna. Ek het hom vir hulp gevra, het Flippy hom onderbreek, met 'n verrassende fermheid vir sy 9 jaar. Hy het jou gered omdat ek gevra het. Ek wil ook help soek. Pa en seun het mekaar vir 'n lang oomblik aangekyk. Rian het in Flippy se oë 'n vasberadenheid gesien wat hy goed geken het, dit was sy eie. Miskien was dit die enigste persoonlikheidseienskap wat hy werklik aan sy seun oorgedra het, in die skaars oomblikke wat hulle saam deurgebring het. Goed, het hy uiteindelik ingestem. Maar jy bly die hele tyd by my, verstaan? Die volgende oggend het Rian al sy vergaderings vir die week gekanselleer, tot Rykard se algehele wanhoop, en hom uitsluitlik aan die soektog na Daniel gewy. Vergesel van Flippy en 2 diskrete sekuriteitswagte, het hy die Kirstenbos botaniese tuine en sy omgewing besoek en die seun se foto aan straatverkopers, parkwagte en haweloses gewys. Ek weet wie dit is, het 'n ouer man wat klapperwater naby die hoofingang verkoop het, gesê. Daniel kom amper elke dag hier verby. Goeie seun, vra nooit vir iemand iets nie, tel net sy blikkies op. Weet u waar ek hom kan kry? Die verkoper het aan sy grys kop gekrap. Daar is 'n viaduct naby die een snelweg, baie haweloses bly daar. Ek het hom al 'n paar keer in daardie rigting sien gaan. Rian en Flippy het die spoor gevolg en na die aangeduide plek gery. Die kontras kon nie groter gewees het nie. 'n Paar kilometer van die stad se beroemdste park en die duurste woonbuurte van Suid-Afrika, het tientalle mense in geïmproviseerde skuilings onder die viaduct gewoon. Flippy het sy pa se hand vasgehou, duidelik ongemaklik met daardie werklikheid wat hy nog nooit van naby gesien het nie. Pa, al hierdie mense woon hulle hier. Rian het 'n knop in sy keel gevoel. Hoe om aan sy seun, grootgemaak in 'n borrel van voorreg, die brutale ongelykheid van sy eie land te verduidelik. Ja, seun. Nie almal het 'n huis soos ons nie. Een van die sekuriteitswagte het nader gekom. Meneer, ek dink nie dit is verstandig om voort te gaan nie. Hierdie plek is nie veilig vir julle nie. Rian het die opmerking geïgnoreer en voortgestap, vasberade. Hy het 'n vrou genader wat sop in 'n geïmproviseerde pot uitgedeel het. Verskoon my, mevrou. Ek soek 'n seun genaamd Daniel. Hy is ongeveer 8 jaar oud, versamel blikkies. Die vrou het Rian se gesig vir 'n oomblik bestudeer, toe na Flippy gekyk. Iets in haar oë het versag toe sy die kind sien. Daniel is al 2 dae nie hier nie, het sy geantwoord. Ons is bekommerd. Sedert daardie video viraal gegaan het, baie mense na hom gesoek. Weet u waar hy gewoonlik bly?
Die vrou het gehuiwer. Waarom wil u weet? Is u een van daardie verslaggewers? Ek is die man wat hy in die park gehelp het Ruan eerlik geantwoord. Ek wil hom net vind om hom te bedank. Op daardie oomblik het Flippy sy pa se hand losgelaat en die vrou genader. Asseblief, mevrou. Daniel het my pa gered. Ek moet hom bedank. Die opregtheid in die kind se oë het die vrou blykbaar oortuig. Daar is 'n skuilings vir minderjariges in Soutrivier. Wanneer dit reën, slaap hy gewoonlik daar. Hulle het die inligting bedank en onmiddellik na die aangeduide skuilings gegaan. Die plek, onderhou deur 'n Katolieke Nro, het kwesbare kinders gehuisves en etes en 'n veilige slaapplek gebied, sonder die verpligting om te bly. By hul aankoms is hulle deur 'n middeljarige non, Suster Luise, ontvang, wat die skuilings al meer as 20 jaar bestuur het. Daniel was gisteraand hier, het sy bevestig, nadat sy Rian se verduideliking gehoor het. Maar hy het baie vroeg uitgegaan, soos altyd. Hierdie seun is soos 'n voeltjie, hy hou nie daarvan om vasgevang te voel nie, selfs al is dit vir sy eie beswil. Weet u waarheen hy gegaan het? Die non het haar bril reggetrek en Rian met 'n deurdringende blik bestudeer wat verder as die uiterlike voorkoms gelyk het. Meneer Botha, daar is baie mense wat Daniel soek sedert die voorval. Joernaliste, nuuskieriges, opportuniste. Hoe kan ek seker wees dat u bedoelings opreg is? Flippy het weer vorentoe getree. Omdat ek hom gevra het om my pa te red, en hy het gered. Nou wil ek sy vriend wees. Die eenvoud en eerlikheid van die kind het weer eens deure oopgemaak. Daniel het my vertel dat hy woensdagoggende gewoonlik na die Waterfront mark gaan, het die non onthul. Sommige handelaars laat hom vrugte en groente wat weggegooi sou word, optel. Dit was Woensdag. Sonder om tyd te mors, het hulle na die beroemde mark in die middestad gegaan. Die plek het van aktiwiteit gewemel, toeriste wat die kleurvolle uitstallings van eksotiese vrugte fotografeer, haastige Kaapstedenaars wat speserye koop, verkopers wat hul handelsware hardop adverteer. Dit was Flippy wat hom eerste opgemerk het. Daar, pa. Dis hy. Naby 'n vrugtestalletjie het Daniel in 'n klein sakkie 'n paar effens gekneusde piesangs en appels opgetel wat 'n handelaar vir hom op sy gesit het. Hy het dieselfde verslete klere van die video gedra, maar sy gesig het in die daglig nog maarder gelyk. Ruan het stadig nader gekom, bang om hom te skrik. Daniel. Die seun het omgedraai en die man en die kind wat nader gekom het, dadelik herken. Sy oë het groot geword, mengsel van verrassing en angs. Gaan dit goed met u, meneer, het hy met opregte kommer gevra. Die vraag, so eenvoudig, so vry van bymotiewe, het Ruan onkant gevang. Hierdie seun wat niks gehad het nie, wat al 3 jaar op straat gewoon het sedert hy sy ma verloor het, was bekommerd oor die welstand van 'n volkome vreemdeling wat meer geld besit het as wat hy ooit in sy lewe sou sien. Ek is goed, het Ruan geantwoord, emosioneel. Danksy jou? Flippy het sy pa se hand losgelaat en Daniel genader. Dankie dat jy my pa gered het. Daniel het skaam geglimlag en die afwesigheid van 'n tand onthul. Ek het niks gedoen nie. Ek het net vir God gevra om te help. Ek wil terugbetaal wat jy vir my gedoen het Rian gesê en sy woorde sorgvuldig gekies. Het jy 'n plek om te bly? Iemand wat vir jou sorg? Die glimlag het van Daniel se gesig verdwyn. Ek kom op my eie reg, meneer. Ek is gewoond daaraan. Het jy geen familie nie? Niemand nie. Daniel het sy blik laat sak. Ek het my tannie Josephine gehad, my ma se suster. Maar ek het haar lanklaas gesien. Op daardie oomblik het 'n oproer om hulle begin vorm. Iemand het Ruan Botha herken, die beroemde sakeman van die virale video, wat met die straatseun gepraat het, wat hom blykbaar deur 'n gebed gered het. Selfone is opgelig en die toneel verfilm. Ruan het besef dat hulle binnekort omring sou wees. Daniel, sou jy saam met ons wou kom? Net om beter te praat, sonder al hierdie verwarring. Die seun het gehuiwer en wantrouig na die sekuriteitswagte gekyk wat Rian vergesel het. Sy lewe op straat het hom geleer om versigtig te wees vir vreemdelinge, veral die wat magtig gelyk het. Dit was Flippy wat die dooiepunt opgelos het. Hy het sy hand na Daniel uitgesteek, gelyk aan gelyke. Kom saam met ons. Ons huis is te groot net vir my pa en tannie Kosie. Jy kan daar bly totdat jy jou tannie kry. Daniel het na die uitgestrekte hand gekyk, toe na Flippy se opregte gesig, en uiteindelik na Rian.
Iets in daardie aanbod, afkomstig van 'n kind soos hy, het blykbaar sy hindernisse gebreek. Goed, het hy ingestem en Flippy se hand geneem. Maar net vir 'n rukkie. Terwyl hulle vinnig van die mark af wegbeweeg het, beskerm deur die sekuriteitswagte wat nuuskierig is en joernaliste op 'n afstand gehou het niemand van hulle Annelien Olivier opgemerk wat die toneel van ver af dopgehou het nie, en elke detail in haar notaboek aangeteken het nie. So die magtige Rian Botha het pas 'n straatseun na sy huis geneem, het sy vir haarself gemompel. Dit het baie interessanter geword. Ure later het Daniel vir die eerste keer die Botha huis in Camps Bay binnegegaan. Sy oë het die ingangsportaal met ingevoerde marmervloere en 'n weelderige trap deursoek, so groot soos die hele skuiling waar hy af en toe geslaap het. "Jou huis is 'n paleis," het hy vir Flippy gefluister, wat langs hom geglimlag het. Tannie Kosie het by die ingang van die kombuis verskyn, nuuskierig om die besoeker te ontmoet waarvan Rian haar telefonies gewaarsku het. Toe sy Daniel sien, so klein in sy verslete klere, het iets in die huishoudster, wat haar enigste seun 20 jaar gelede verloor het, ontwaak. "Welkom, my skat," het sy met 'n vriendelike glimlag gesê. "Jy moet honger wees. Kom, ons sal daarvoor sorg." Daniel het na Rian gekyk, asof hy toestemming vra. Die sakeman het geknik en hom aangemoedig. "Gaan saam met Tannie Kosie. Sy maak die beste mieliebrood in Kaapstad." Terwyl Daniel saam met Flippy en die huishoudster na die kombuis gegaan het Rian die toneel dopgehou met 'n vreemde gevoel dat iets belangriks in sy lewe gebeur het. Iets wat geen verband gehou het met sy sakeryk, sy fortuin of selfs sy siekte nie. Iets oor verlossing en 'n tweede kans. Sy foon het vibreer. Dit was Rykard vir die 10de keer daardie dag. Hy het die oproep geïgnoreer. Dit kon wag. Vir die eerste keer in dekades was besigheid nie sy prioriteit nie. Die volgende oggend het Daniel gedesoriënteerd wakker geword. Vir 'n oomblik het hy vergeet waar hy was. Die sagte matras onder sy liggaam, die skoon lakens met die reuk van versagmiddel, die sagte lig wat deur die oopgemaakte gordyne ingekom het. Alles was vreemd vir iemand wat gewoond was daaraan om op harde sypaadjies of die harde vloer van skuilings wakker te word. Stadig het die herinneringe van die vorige dag teruggekeer. Die ontmoeting in die mark, die rit in die luukse motor, die aankoms by daardie reuse huis. Tannie Kosie het hom vir 'n warm bad geneem, die eerste in weke, en hom skoon klere gegee wat aan Flippy behoort het, maar wat die ryk seun nooit gedra het nie. Daarna het sy 'n aandete bedien wat soos 'n feesmaaltyd gelyk het vir iemand wat gewoond was daaraan om oorskiet op te tel. Daniel het op die bed gesit en steeds daardie tydelike werklikheid verwerk. Die gastekamer waar hy geslaap het, was groter as enige ruimte wat hy ooit sy eie genoem het. Daar was 'n groot televisie teen die muur, boeke op 'n donker houtrak, en selfs 'n videospeletjie in die hoek. Flippy het aangedring dat dit daar geïnstalleer word, sodat hulle saam kon speel. 'n Sagte klop aan die deur het sy gedagtes onderbreek. "Daniel, kan ek inkom?" Dit was Tannie Kosie se stem. "Ja, Tannie." Die huishoudster het ingekom met 'n skinkbord ontbyt. Sy het geglimlag toe sy die seun reeds wakker sien, regop op die rand van die bed gesit, asof hy bang was om te veel ruimte op te neem. "Goeiemôre, liewe. Ek het jou koffie gebring. Ons het warm brood, koek, vrugte, sap." Daniel het die skinkbord met groot oë dopgehou. "Is dit alles vir my?" Iets in Tannie Kosie se bors het pynlik saamgetrek. In haar 62 jaar van lewe het sy 'n ander vrou se seun grootgemaak, asof hy haar eie was, ontbyt op silwer skinkborde bedien sedert Flippy te klein was om dankie te sê. En nou, voor haar, het 'n seun wat nooit iets gehad het nie, na 'n eenvoudige ontbyt gekyk asof dit 'n ondenkbare skat was. "Ja, alles vir jou," het sy met 'n verstikte stem geantwoord. "Eet soveel as jy wil." Terwyl Daniel die ontbyt met die aptyt van iemand wat honger goed ken, aangeval het Tannie Kosie iets nuuskierigs opgemerk. Ondanks dat hy duidelik honger was, het die seun met 'n verrassende beleefdheid geëet. Hy het nie die kos desperaat verslind soos verwag sou word nie. Hy het sy servet gebruik, die brood in klein stukkies gesny, stadig gekou. "Wie het jou geleer om so te eet, so beleefd?" het sy gevra en op die rand van die bed gesit. Daniel het 'n stukkie koek ingesluk voordat hy geantwoord het. "My ma sy het gesê om arm te wees is nie 'n verskoning om onbeleefd te wees nie. Sy het huise van ryk mense skoongemaak en gesien hoe hulle geëet het. Toe het sy my tuis geleer." Tannie Kosie het haar oë vol traan. "Jou ma was 'n wyse vrou."
die wysste in die wêreld, het Daniel met volwasse erns ingestem. Sy het altyd gesê dat ons eendag ons eie huis sou hê, en dat ek in 'n goeie skool sou studeer om 'n dokter te word. Die huishoudster het die seun dopgehou terwyl hy sy ontbyt klaargemaak het, bewonderend oor die veerkragtigheid wat van daardie kind uitgegaan het. 3 jaar op straat nadat hy sy ma aan 'n siekte verloor het, en tog het hy 'n waardigheid en optimisme behou wat baie volwassenes sou verloor het. Het Flippy al wakker geword, het Daniel gevra en sy mond met die servet afgevee. Nog nie. Daardie seun slaap soos 'n klip. Maar hy moet gou opstaan vir skool. Skool, het Daniel herhaal met 'n nostalgiese glans in sy oë. Ek het van skool gehou. Voordat Tannie Kosie kon antwoord, nog 'n klop aan die deur. Hierdie keer was dit Rian. Goeiemôre, het hy gesê en die kamer binne gekom. Hoe het jy die nag deurgebring, Daniel? Baie goed, meneer. Dankie. Rian het die formaliteit in die aanspreekwyse opgemerk. Jy kan my net Rian noem. Daniel het geknik, hoewel hy ongemaklik gelyk het met die idee om 'n volwassene op sy voornaam aan te spreek. Sy ma het hom geleer om respekvol te wees. Ek het vandag 'n verrassing vir jou, het Rian voortgegaan. Piet, my privaat dokter, kom hier vir 'n volledige ondersoek. Daarna het ek gedink ons kan begin soek na jou tannie Josephine. Wat dink jy? Daniel se gesig het verlig. Jy gaan my help om my tannie te vind. Regtig? Natuurlik. Ek het my span reeds gevra om die soektog te begin. Onthou jy haar volle naam? Of waar sy laas gewoon het toe jy haar gesien het? Daniel het sy wenkbroue gefrons en gekonsentreer. Josephine Smit. Sy het in Atlantis gewoon, dink ek. Maar dit is lank gelede. Dit is 'n begin, het Rian verseker. Ons het hulpbronne. Ons sal haar vind. Toe Rian uitgegaan het, het Tannie Kosie Daniel gehelp aantrek met nuwe klere wat hulle die vorige aand vir hom gekoop het, Jans Temp tekkies. Die seun het homself in die spieël gekyk en homself amper nie herken nie. Ek lyk soos 'n mens, het hy gemompel en aan die sagte stof van die hemp geraak. Die huishoudster het gesluk. Jy was altyd 'n mens, my kind. Altyd. Onder het Flippy uiteindelik wakker geword en ontbyt in die kombuis geëet, toe hy Daniel saam met Tannie Kosie die trappe sien afkom. Hy het entoesiasties gewaai. Daniel, kom eet ontbyt saam met my. Daarna kan ons videospelletjies speel voordat ek skool toe gaan. Die straatseun het skaam geglimlag en die tafel genader. Ek het reeds bo ontbyt geëet, maar ek kan jou geselskap hou. Flippy het 'n bak graan na hom gestoot. Eet nog. Hierdie een is my gunsteling, dit het sjokolade. Daniel het dit aanvaar en langs die ander seun gaan sit. Terwyl hy die toneel van die kombuisdeur af dopgehou het, het Rian 'n vreemde mengsel van emosies gevoel. Om sy seun gewoonlik eensamig en teruggetrokke, so natuurlik met Daniel te sien omgaan, was verbasend. Daar was 'n spontaniteit in Flippy wat hy selde getoon het. Die oomblik is onderbreek deur 'n aanhoudende lui van die deurklokkie. Een van die sekuriteitswagte het die deur oopgemaak en kort daarna met 'n bekommerde uitdrukking teruggekeer. Meneer, u broer is hier. Hy lyk geagiteerd. Voordat Rian kon antwoord, het Rykard die kombuis ingestorm, sy gesig rooi van verontwaardiging. Hy het skielik gestop toe hy Daniel saam met Flippy aan die tafel sien sit. So dit is waar, het hy gesê en Rian aangestaar. Jy het regtig 'n straatseun in ons huis ingebring. Rykard, dit is nie die tyd nie, het Rian ferm geantwoord. Ons kan in die kantoor praat. Rykard het sy broer geïgnoreer en die tafel genader, Daniel bestudeer asof hy 'n soort eksotiese spesies was. Is dit die beroemde wonderwerker van die video? Die een wat blykbaar jou lewe gered het? Daniel het sigbaar gekrimp onder die ondersoek en sy oë na die bak graan laat sak. Genoeg, Rykard, het Rian gewaarsku en sy hand op sy broer se skouer geplaas. Ons sal privaat praat. Nou. In die kantoor skaars het hy die deur gesluit toe Rykard ontplof. Het jy heeltemal jou verstand verloor? Al die vergaderings vir die week kanselleer, my oproepe ignoreer en nou dit 'n volstrekte vreemdeling, 'n straatseun, in ons huis inbring. Rian het kalm gebly. Hy is nie 'n vreemdeling nie. Dit is Daniel. En ja, hy het my in die park gehelp. Gehelp hoe, presies? Deur te bid. Glo jy dit? Jy, wat altyd die mees rasionele man was wat ek ken.
Wat ek glo of nie, is irrelevant. Hy het hulp nodig en ek kan dit voorsien. Rykard het sy hand deur sy hare gevee, moedeloos. Jy kan nie al die straatseuns van Kaapstad red nie, Rian. Daar is duisende van hulle. Waarom hierdie een? Die vraag het in die lug gehang, gelaai met implikasies. Waarom juis hierdie seun? Rian het geen rasionele antwoord gehad nie, net die onverklaarbare sekerheid dat daar iets spesiaals was aan daardie ontmoeting, iets wat toevallighede oortref het. Ek het my redes, het hy uiteindelik geantwoord. Rykard het sy broer met 'n analitiese blik bestudeer. Het dit te doen met die toetse wat jy onlangs gedoen het? Die waaroor jy weier om met my te praat? Rian het sy blik weggedraai. Sy diagnose het sy besbewaarde geheim gebly. Dit het niks met my gesondheid te doen nie. Dan het dit iets met jou gesondheid te doen, het Rykard dadelik opgevang. Ek het geweet. Wat het die dokters gevind, Rian? Is dit ernstig? Voordat die gesprek kon voortgaan, het 'n klop aan die deur hulle onderbreek. Dit was weer die sekuriteitswag. Meneer Ter Piet het aangekom. Rykard het sy arms gekruis. Wonderlik. Miskien kan hy my vertel wat met my broer gebeur. Ter Piet het die kantoor binnegekom en dadelik die spanning tussen die broers opgemerk. Hy het albei met 'n kopknik gegroet. Rian, ek het gekom soos ons ooreengekom het. Die toerusting vir die toetse word in die gastekamer op die grondvloer geïnstalleer. Toetse, het Rykard ingegryp. Watter toetse? Vir Daniel, het Rian vinnig verduidelik. Ek wil seker maak hy is gesond. Ter Piet het gehuiwer en van een broer na die ander gekyk. Ek het ook die resultate van u laaste toetse gebring, Rian. Ons moet daaroor praat. Rykard het 'n tree vorentoe gegee. Uiteindelik iemand wat my sal vertel wat gebeur. Mediese vertroulikheid, Rykard, het Ter Piet ferm geantwoord. Tensy Rian my toelaat om dit bekend te maak. Die 3 mans het in gespanne stilte gebly. Uiteindelik het Rian gesig. Goed, Piet. Jy kan Rykard vertel. Hy sal in elk geval uitvind. Die dokter het ernstig geknik. Die resultate is verbasend, om die minste te sê. Ons het nuwe toetse gedoen na die voorval in die park en vergeleke met die voriges. En het Rykard ongeduldig gedruk. Rian se toestand toon tekens van remissie, het Ter Piet voltooi. Wat medies onverklaarbaar is, gegeewe die aanvanklike diagnose van Hofman-Weller syndroom. Rykard het sigbaar bleek geword. Hofman-Weller? Daardie seldsame degeneratiewe siekte. Rian, waarom het jy my nie vertel nie? Omdat daar niks was wat jy kon doen nie, het Rian eenvoudig geantwoord. En ek wou nie as 'n invalide behandel word gedurende die tyd wat my oorgebly het nie. Tyd wat oorgebly het Rykard herhaal, sy stem bewende. Hoe ernstig was die aanvanklike diagnose? Ter Piet en Rian het blikke uitgeruil. Terminaal, het Ter Piet uiteindelik geantwoord. 8 tot 12 maande op die beste. Maar nou, hy het sy kop geskit, nog steeds verbaas. Nou toon die biochemiese merkers 'n beduidende verbetering. Die neurale degenerasie blyk gestagneer te het, en in sommige areas is daar tekens van regenerasie. Ek het nog nooit iets soortgelyks in my hele loopbaan gesien nie. Rykard het sy broer aangekyk asof hy hom vir die eerste keer sien. En dit het gebeur nadat daardie seun, Daniel, het Rian reggestel. Sy naam is Daniel. Nadat Daniel sy hande op jou geplaas het in die park. Is dit wat jy insinieer? Ek insinieer niks. Ek rapporteer net die feite. Rykard het in 'n leunstoel ineengestort en die inligting verwerk. Sy broer was besig om te sterf en hy het nie eens geweet nie. Sy broer was besig om te sterf, maar nou onverklaarbaar was hy dalk nie meer nie. En dit alles na die ingryping van 'n straatseun. Ek moet die seun ondersoek, het Ter Piet gesê en die stilte verbreek. Om seker te maak hy is goed, soos Rian versoek het. Gaan voort, het Rian ingestem. En Piet, absolute diskresie oor my toestand. Niemand anders mag weet nie. Terwyl die dokter uitgegaan het Rykard bly sit en die skok nog steeds verwerk. Waarom het jy my nie vertel nie? Ons is broers, Rian. Sakevennote vir dekades. Hoe kon jy so iets vir my wegsteek? Rian het na die kantoorvenster gestap en na die tuin gekyk waar Flippy iets aan Daniel gewys het. Die 2 seuns het saam gelag, 'n toneel wat so onwaarskynlik as perfek natuurlik gelyk het.
Ek wou nie 'n las wees nie, het hy eerlik geantwoord. En ek wou nie hê die nuus moes uitlek na die pers nie, wat die maatskappy se aandelewaarde sou beïnvloed. Die maatskappy, het Rykert met bitterheid herhaal. Altyd die maatskappy eerste, is dit nie? Selfs in die aangesig van jou eie. Ruan het omgedraai om hom aan te kyk. Ja, Rykert. Altyd die maatskappy. Dit is hoe ons pa ons groot gemaak het. Dit is hoe ons gebou het wat ons vandag het. Dit is die enigste ding wat ek geweet het hoe om te doen, werk, uitbrei, ophoop. En nou verstaan ek dat daar belangriker dinge is. Voordat Rykert kon antwoord, het die kantoordeur weer oopgegaan. Dit was Flippy. Pa, daar is 'n dame by die hek wat met jou wil praat. Sy sê sy is 'n joernalis. Ruan het sy wenkbroue gefrons. Sê vir die sekuriteitswag om haar af te wys. Ek gee nie onderhoude nie. Sy het gesê haar naam is Annelien Olivier en sy het inligting oor Daniel se ma. Ruan en Rykert het blikke uitgeruil. Hoe het sy geweet Daniel is hier, het Rykert gevra. Heel Kaapstad moet al weet, het Ruan geantwoord. Daardie video van die mark het waarskynlik ook viraal gegaan. Na 'n oomblik van nadenke het Ruan besluit, sê vir hulle om haar in te laat. Ek sal met haar in die sitkamer praat. Flippy het geknik en uitgehardloop. Weer alleen met sy broer, het Ruan hom ernstig aangekyk. Ons het 'n wapenstilstand nodig, Rykert. Ten minste totdat ons verstaan wat gebeur. Rykert het sy ouer broer vir 'n lang oomblik bestudeer voordat hy geantwoord het. Goed. Maar ek wil teenwoordig wees in die gesprek met hierdie joernalis. As sy inligting oor die seun het, moet ons presies weet wat sy ondersoek. In die sitkamer het Annelien Olivier geduldig gewag en die besonderhede van die luukse omgewing dopgehou. As 'n ervare joernalis het sy geweet dat elke voorwerp in daardie kamer, van die skilderye van bekende kunstenaars tot die boeke wat sorgvuldig op die rakke gerangskik is, 'n storie oor die eienaars vertel. Toe Ruan en Rykert ingekom het, het sy opgestaan en haar hand uitgesteek met professionele selfvertroue. Meneer Botha, dankie dat u my ontvang. Ek is Annelien Olivier van die koerant. Ek weet wie jy is, het Ruan haar onderbreek en kortliks haar hand geskit. U artikels oor sosiale ongelykheid is nogal indringend. Wat wil u hê? Annelien het geglimlag, ongedeerd deur die koue ontvangs. Ek ondersoek 'n storie wat ek glo vir u van belang is. Dit gaan oor Daniel en sy ma, Maria Smit. Die broers het vinnige blikke uitgeruil. Rykert het die woord geneem. Hoe het u geweet Daniel is hier? Ondersoekende journalistiek, meneer. Rykert het sy kalm geantwoord. Maar ek het nie gekom om iemand bloot te stel nie. Ek het gekom om inligting te deel wat ek glo relevant is vir almal wat betrokke is. Ruan het na die bank gewys en haar genooi om te sit. Ons luister. Annelien het haar leer oopgemaak en 'n leer met dokumente uitgehaal. Maria Smit, Daniel se ma, het ongeveer 5 jaar gelede vir die maatskappy gewerk, meneer Botha, in die skoonmaakafdeling van die hoofkantoor in Sandton. Uitkontrakteer, tydelik aangestel tydens 'n opknapping van die gebou. Ruan het sy wenkbroue gefrons. Ons het honderde uitkontrakteerde werknemers. Ek kon nie almal geken het nie. Natuurlik nie, het Annelien ingestem. Maar wat hierdie storie interessant maak, is wat daarna gebeur het. Maria het skielik siek geword. Aggressiewe kanker. Sonder 'n behoorlike mediese fonds en met die birokrasie van die staatshospitaalstelsel, kon sy nie betyds behandeling kry nie. Rykert het ingegryp as u enige vorm van nalatigheid aan die kant van ons maatskappy suggereer. Annelien het haar hand opgesteek en hom onderbreek. Ek beskuldig niemand nie, meneer Rykert. Ek rapporteer net feite. Maria Smit is 3 jaar gelede oorlede en het Daniel alleen agtergelaat. Die maatskappy het nooit geweet nie, want sy het reeds nie meer daar gewerk toe sy siek geword het nie. Niemand het die saak opgevolg nie, niemand het verantwoordelikheid aanvaar nie. Sy was net nog 'n tydelike werker wat in die stelsel verdwyn het. Die stilte wat gevolg het, was oorverdowend. Ruan het gevoel asof iets swaar op sy bors druk. Die ma van daardie seun het in sy maatskappy gewerk. Sy is sonder behoorlike hulp oorlede. En haar seun, nou, deur een of ander onverklaarbare draai van die noodlot, het sy pad in die Kirstenbosch botaniese tuine gekruis. Hoe het u dit alles uitgevind, het Ruan na 'n lang stilte gevra.
Annelien het die dokumente op die koffietafel herrangskik. Ek werk al jare met stories oor Havelo 6. Toe ek die video van die voorval in die park sien, het ek Daniel herken. Ek het hom ongeveer 'n jaar gelede vir 'n artikel in 'n skuiling in die Kaapse vlakte onderhou. Hy het my kortliks sy storie vertel, genoem dat sy ma in 'n glasgebou in Sandton gewerk het. Toe die onlangse gebeure julle twee verbind het, het ek begin ondersoek. Reichardt het opgestaan, sigbaar ongemaklik. Dit is 'n buitengewone toeval. Toeval, het Annelien met 'n ligte glimlag herhaal. Miskien. Of dalk iets meer. Wat beoog u om met hierdie inligting te doen, het Rian direk gevra. Die joernalis het hom sonder huiwering aangekyk. Dit uiteindelik publiseer. Dit is 'n kragtige storie oor sosiale ongelykheid, verlossing en vir sommige, selfs oor goddelike ingryping. Maar eers wou ek die kant hoor. My kant, het Rian herhaal. Ja. Wat beteken dit vir u, een van die rykste mans in Suid-Afrika, om te ontdek dat die seun wat blykbaar u lewe gered het, die seun is van 'n voormalige werknemer wat gesterf het weens 'n gebrek aan toegang tot behoorlike mediese behandeling? 'n Behandeling wat u met die hulpbronne maklik kon voorsien het. Die vraag het Rian soos 'n vuishou in die maag getref. Dit was direk, indringend, byna beskuldigend, maar ook onteenseglik waar. Ek het haar nie geken nie, het hy verdedigend geantwoord. Soos ek gesê het, ons het honderde uitkontrakteerde werknemers. Presies, het Annelien ingestem. Dit is juist die punt. Die stelsel laat toe dat mense soos Maria Smit onsigbaar word. Hulle werk in dieselfde ruimtes as die bevoorregtes, maar bly anoniem, weggooibaar, vervangbaar. Reichardt het ingegryp. As u skirke vir die artikel soek, me. Olivier, stel ek voor u kyk na die uitkontrakteerde maatskappye wat nie behoorlike mediese fondse voorsien nie, of na die openbare stelsel wat hierdie vrou in die steek gelaat het. Annelien het na hom gedraai. Ek skep nie skirke nie, meneer Reichardt. Ek rapporteer werklikhede. En die werklikheid is dat ons almal in verskillende grade verantwoordelik is vir die stelsel wat toegelaat het dat 'n vrou sterf en haar seun op straat beland het. 'n Swaar stilte het oor die kamer geval. Van die tuin af kon hulle die verre stemme van Flippy en Daniel hoorspeel. Kan ek met hom praat, het Annelien uiteindelik gevra. Met Daniel. Ek wil graag weet hoe dit met hom gaan. Rian het gehuiwer. Hy ondergaan nou mediese ondersoeke. Miskien op 'n ander geleentheid. Die joernalis het geknik en haar dokumente versamel. Ek verstaan. Wel, hier is my kaartjie. Kontak my wanneer u dit gepas ag. En, meneer Botha. Ja. Vir iemand wat 'n tweede kans in die lewe gekry het, 'n voorstel, moenie dit vermors nie. Na Annelien se vertrek het Rian roerloos gebly en alles verwerk wat hy gehoor het. Reichardt het nader gekom en 'n hand op sy skouer geplaas. Moenie dat sy jou beïnvloed nie, Rian. Joernaliste soos sy soek altyd die dramatiese hoek, die narratief wat verkoop. Maar wat as sy reg is, het Rian saggies gevra. Wat as dit nie toeval is nie? Sy ma het vir ons gewerk, Reichardt. Sy is sonder hulp oorlede terwyl ons 'n ryk gebou het. En nou verskyn haar seun en op een of ander onverklaarbare manier gaan my siekte in remissie. Reichardt het sy broer met toenemende kommer dopgehou. Jy klink soos 'n godsdienstige man, Rian. Ons was nooit so nie. Miskien is dit tyd om sommige sekerhede te bevraagteken, het Rian geantwoord en opgestaan. Ek gaan kyk hoe Daniel se toetse gaan. In die gastekamer wat tydelik in 'n ondersoeklokaal omskep is, het Piet Daniel klaargemaak met ondersoek. Die seun, slegs in kortbroek geklee, het nog kleiner gelyk sonder die klere, met sy ribbe sigbaar onder sy bruin vel. Hoe gaan dit met hom, het Rian van die deur afgevra. Die dokter het vir Daniel geglimlag. Jy kan nou aantrek, kampioen. Ons is klaar. Terwyl die seun sy hemp aangetrek het, het Piet Rian na die gang getrek. Gegeewe die omstandighede, gaan dit verbasend goed met hom. Sommige tekens van chroniese wanvoeding, vitamientekorte, wat verwag word vir 'n kind wat op straat geleef het. Maar niks onomkeerbaars nie. Met voldoende voeding en basiese sorg behoort hy heeltemal te herstel. Enige aanduiding van iets ongewoons, het Rian huiwerig gevra. Piet het sy oë geknip. Soos wat, presies? Ek weet nie. Enige iets wat kon verduidelik wat in die park gebeur het. Die dokter het gesig en sy bril reggetrek.
Rian, ek is 'n man van die wetenskap. Ek het niks fisies buitengewoons in hierdie seun gevind nie. Hy is net 'n kind wat, ondanks alle teëspoed, 'n bewonderenswaardige veerkragtigheid behou het. Op daardie oomblik het Daniel die kamer verlaat, heeltemal aangetrek. Hy het skaam na die twee volwassenes gekyk. Kan ek nou met Flippy gaan speel? Rian het geglimlag. Natuurlik kan jy. Terwyl hy Daniel na die tuin sien hardloop het Rian 'n groeiende sekerheid binne in hom gevoel. Dit het nie saak gemaak of daar wetenskaplike verklaringe was vir wat gebeur het nie. Daardie ontmoeting het sy lewe verander en hy het 'n skuld om te betaal, nie net aan Daniel nie, maar aan die nagedagtenis van Maria Smit. Piet, het hy gesê en na die dokter gedraai. Ek het 'n guns nodig. Hier die beste privaat ondersoekers wat jy ken. Ek wil Daniel se tannie, Josephine Smit, so vinnig as moontlik opspoor. Die dokter het geknik. Ek ken diskrete en doeltreffende mense. Ek sal dit onmiddellik reël. Die middag terwyl Daniel en Flippy onder toesig van Tannie Kosie gespeel het Rian homself in sy kantoor toegesluit. Annelien se onthulling oor Daniel se ma wat in sy maatskappy gewerk het hom diep geskok. Hy het die menslike hulpbronstelsel oopgemaak, vasberade om enige rekord van Maria Smit te vind. Na ure se soektog in die argiewe van uitkontrakteerde werknemers van die afgelope 5 jaar, het hy uiteindelik gevind, Maria Smit, aangestel deur die skoonmaakmaatskappy Totale Oplossing om te werk aan die opknapping van die 5de verdieping van die hoofkantoor in Sandton tussen Maart en Julie 5 jaar gelede. Die leer het slegs basiese inligting bevat, volle naam, het nommer, aanstellings en vertrekdatums. Geen foto, geen persoonlike besonderhede nie. 'n Klop aan die deur het sy navorsing onderbreek. Dit was Rykard. Kan ek inkom? Rian het 'n bevestigende gebaar gemaak en in sy stoel teruggesak. Sy broer het gelyk asof hy jare ouer geword het in die afgelope 24 uur, sedert hy van sy siekte uitgevind het. Ek het haar rekord gevind, het Rian gesê en na die skerm gewys. Maria Smit. Sy het 5 jaar gelede aan die opknapping van die 5de verdieping gewerk. Onthou jy daardie opknapping? Rykard het stadig geknik. Natuurlik. Ons het die hele finansiële departement opgeknap. Meer as 100 mense wat maande lank gewerk het. En ons het haar nooit opgemerk nie. Ons het waarskynlik tientalle kere by haar verbygegaan, sonder om haar ooit regtig te sien. Rykard het gesig en op die stoel oorkant die tafel gaan sit. Rian, ons kan onsself nie blameer dat ons nie elke uitkontrakteerde werknemer ken wat deur ons fasiliteite gaan nie. Dit gaan nie oor skuld nie, Rykard. Dit gaan oor gewete. Hoeveel Marias het by ons verbygegaan sonder dat ons hulle gesien het? Hoeveel Daniels is daar buite wat op straat oorleef omdat die stelsel hul families in die steek gelaat het? En wat beplan jy om te doen? Elkeen van hulle aanneem, het Rykard gevra, nie met sarkasme nie, maar met opregte nuuskierigheid. Rian het by die venster uitgekyk, waar die son oor die geboue van Kaapstad begin sak het. Nee. Maar ek kan 'n verskil maak vir hierdie een. En dalk deur hom vir baie ander. Daardie aand tydens aandete, die eerste maaltyd wat Rian in maande saam met Flippy aan tafel gedeel het Daniel stories oor sy ma vertel. Hy het gepraat oor hoe sy gesing het terwyl sy gekook het, hoe sy wiskunde geleer het met boontjies, hoe sy elke sent gespaar het om sy skoolbenodigdhede te koop. Sy was die sterkste mens in die wêreld, het die seun gesê, tussen happe lasagne. Selfs toe sy siek geword het sy nooit gekla nie. Sy het gesê dat God 'n plan vir ons gehad het. Flippy het gefassineerd geluister. Vir die seun wat in uiterste luukse grootgemaak is, het Daniel se stories oor oorlewing op straat soos avonture uit 'n ander wêreld geklink. En hoe het jy geleer om so te bid, het Flippy gevra. Soos jy met my pa in die park gedoen het. Daniel het sy skouers opgetrek. My ma het my geleer. Sy het gesê ons moet absolute geloof hê wanneer ons bid. Jy kan nie twyfel nie. Jy moet regtig glo dat dit sal gebeur. Rian het die interaksie tussen die seuns dopgehou met 'n mengsel van fascinasie en melankolie. Flippy, sy biologiese seun, het groot geword met alle moontlike materiële voorregte, maar het die wysheid en veerkragtigheid gemis wat Daniel deur lyding ontwikkel het. Die onreg van hierdie kontras het hom diep gepla. Na aandete, toe die kinders reeds in die bed was, het Rian 'n oproep van Piet ontvang. Ek het nuus oor jou tannie, het die dokter gesê.
My kontakte het 'n Josephine Smit opgespoor, 45 jaar oud, woonagtig in Atlantis. Sy is 'n naaldwerkster, werk tuis. Dit stem ooreen met die beskrywing wat Daniel gegee het. Rian se hart het vinniger geklop. Is jy seker dit is sy? Ons moet nog bevestig, maar daar is sterk aanduidings. Sy het 3 jaar gelede by die polisie hulp gevra om haar neefie op te spoor wat verdwyn het na die dood van haar suster. Die kind se naam, Daniel Smit. Waarom het niemand haar gehelp om hom te vind nie, het Rian verontwaardig gevra. Piet het aan die ander kant van die lyn gesig. Rian, jy weet hoe dit werk. Tientalle kinders verdwyn elke dag in Kaapstad. Die hulpbronne is beperk, 'n naaldwerkster van Atlantis sonder geld vir prokureurs of privaat ondersoekers hê. Ek weet, het Rian onderbreek en die gewig van daardie werklikheid gevoel. Wat doen ons nou? My kontakte het met haar gepraat sonder om veel te onthul. Hulle het net gesê dat hulle inligting oor Daniel het. Sy was emosioneel, soos verwag kon word. Sy is bereid om ons môre te ontmoet. Nadat hy opgehang het, het Rian op die balkon van sy herehuis gebly en na die ligte van die stad gekyk. Kaapstad het voor hom gestrek soos 'n oseaan van teenstrydighede, eilande van weelde omring deur uitgestrekte see van nood. Vir die eerste keer in sy lewe het hy homself werklik deel van hierdie probleem gevoel. Die volgende oggend het hy besluit om Daniel van sy tannie te vertel. Ons het tannie Josephine gevind, het hy saggies gesê terwyl hy langs die seun in die tuin gesit het. Sy woon in Atlantis, soos jy onthou het. En sy het nooit opgehou om na jou te soek nie, Daniel. Nooit nie. Die seun se oë het vol trane geword. Sy gaan my wegneem. Die vraag het Rian onkant gevang. Daar was vrees in Daniel se stem, asof die vooruitsig om die herehuis te verlaat, na slegs 'n paar dae, pynlik was. Dit hang van baie dinge af, het hy versigtig geantwoord. Eerstens moet ons haar ontmoet, kyk of dit regtig jou tannie is. Daarna sal ons oor die toekoms praat. Maar Daniel, ek wil hê jy moet een ding weet, ongeag wat gebeur, jy sal altyd 'n plek hier by ons hê. Altyd. Die seun het geknik en die trane met die agterkant van sy hand afgevee. Kan ek Flippie saamneem as ek tannie Josephine gaan sien? As hy wil gaan, en as jy wil hê hy moet gaan, natuurlik. Daniel het geglimlag, verlig. Ek wil hê hy moet haar ontmoet. Tannie Josephine maak die beste sjokoladeballetjies in die wêreld. Selfs beter as tannie Kosiesin, maar moenie vir haar sê ek het dit gesê nie. Rian het gelag en die seun se hare deurmekaar gemaak. Dit sal ons geheim wees. Teen middagete het 'n diskrete bussie met getinte vensters by die ingang van die herehuis geparkeer. Rian het besluit dat dit veiliger sou wees om Josephine na hulle te bring, om die aandag van die media wat nog die hekke omring het, te vermy. Daniel het angstig in die sitkamer gewag, tussen Rian en Flippie. Die ryk seun het sy vriend se hand vasgehou en probeer om hom te kalmeer, hoewel hy self senuweeagtig gelyk het oor die vooruitsig dat Daniel iemand sou hê wat hom kon wegneem. Toe Josephine Smit die kamer binnekom, vergesel deur Piet, het die tyd gelyk asof dit gevries het. Sy was 'n klein vrou met donker vel en krullerige hare in 'n eenvoudige bolla vasgemaak. Sy het beskeie maar onberispelik skoon klere gedra en 'n hekelhandsak wat sy waarskynlik self gemaak het. Haar oë, identies aan die van Daniel, het die luukse omgewing deursoek totdat sy haar neefie gevind het. Daniel, het sy met 'n bewende stem geroep. Is dit regtig jy, my kind? Tannie Josephine het die seun geskreeu en na haar toe gehardloop. Wat gevolg het, was 'n toneel wat niemand van die aanwesiges ooit sou vergeet nie. Tannie en neefie wat in 'n desperate omhelsing saamgesmelt het, 3 jaar van skeiding wat in trane en afgekapte woorde ineengestort het. Josephine het die seun se gesig herhaaldelik gesoen, elke sentimeter van hom nagegaan, asof sy nie kon glo dat dit werklik was nie. Ek het so baie na jou gesoek, my kind, so baie, het sy gesnik en Daniel se gesig tussen haar eeltige hande gehou. Die polisie het gesê hulle sou soek, maar ek het nooit nuus gekry nie. Ek het na al die skuilings gegaan wat ek kon. Ek het elke aand gebid. Ek het ook na u gesoek, Tannie, het Daniel tussen trane geantwoord. Maar ek kon die adres nie reg onthou nie. En toe was ek bang dat u my nie huis toe sou kon neem nie. Ek het altyd 'n plek vir jou gehad, my lief. Altyd. Rian, Flippie en Piet het die toneel emosioneel dopgehou. Daar was 'n reinheid in daardie hereniging wat enige sosiale of ekonomiese hindernis oortref het. Dit was eenvoudig die onvoorwaardelike liefde van 'n familie wat herstel is.
Toe hulle uiteindelik kalmeer het, het Josephine na Rian gedraai. Het u my neefie gevind? Het u hom huis toe gebring? Rian het 'n knop in sy keel gevoel. Eintlik het hy my gevind, Mef. Josephine. En hy het my gered. In die oë van die eenvoudige vrou was daar 'n wysheid wat Rian selde in die gesofistikeerde kringe wat hy besoek het, gevind het. Sy het glad nie geïntimideer gelyk deur sy rykdom of posisie nie. God kies sy instrumente versigtig, het sy eenvoudig gesê. Daniel was altyd spesiaal. My suster het dit geweet. Flippy, wat tot dusver skaam waargeneem het, het 'n tree vorentoe gegee. Is u die tannie wat sjokoladeballetjies maak? Josephine het geglimlag en haar trane afgevee. Ja, ek is. Jy moet Flippy wees. Daniel het baie van jou in die briewe gepraat. Briewe, het Rian verward gevra. Daniel het effens gebloos. Ek het 'n paar briewe vir tannie Josephine geskryf terwyl ek hier was. Ek het vertel van Flippy, van tannie Kosie, van u. Ek sal dit vir altyd bewaar, het Josephine bevestig en haar neefie se hand vasgehou. Dit is 'n getuienis van die wonderwerk wat ons vandag beleef. Wonderwerk. Die woord het in Rian se gedagtes weergalm. Was dit wat gebeur het? 'n Wonderwerk? Of net 'n buitengewone reeks toevallighede? Die waarheid is dat die verduidelikings nie meer saak gemaak het nie. Wat saak gemaak het, was wat hy met hierdie tweede kans sou doen. Mef. Josephine, het hy gesê en nader gekom. Ek het 'n voorstel om te maak. Een wat, hoop ek, ons almal kan bevoordeel. Rian se voorstel was eenvoudig in sy konsep, maar revolusionêr in sy impak. Hy het Josephine 'n gerieflike huis naby die Botha-huis aangebied, 'n waardige pos in die maatskappy as koördineerder van die nuwe departement van werknemerswelsyn en die waarborg van gehalte onderwys vir Daniel. Ek wil Daniel nie van sy wettige familie skei nie, het Rian verduidelik, terwyl almal tee in die sitkamer gedrink het. Maar ek wil ook nie die verbinding met hom verloor nie. Hierdie oplossing sal julle toelaat om julle lewens saam te herbou, maar naby ons te bly. Josephine het alles met 'n indrukwekkende waardigheid aangehoor, sonder om verblind te word deur die onverwagse vrygewigheid. Toe Rian klaar was, het sy vir 'n paar oomblikke stil gebly, asof sy elke woord van haar antwoord geweeg het. Meneer Botha, het sy uiteindelik begin, u aanbod is baie vrygewig. Maar ek moet vra, waarom? U ken my neefie skaars, u ken my skaars. Waarom soveel vir ons doen? Die vraag het in die lug gehang, gelaai met implikasies. Flippy en Daniel, langs mekaar op die bank gesit, het die volwassenes met aandag nuuskierigheid dopgehou. Piet, wat diskreet ver weggebly het, het ook op die antwoord gewag. Rian het diep asem gehaal voordat hy geantwoord het. Omdat u suster, Daniel se ma, in my maatskappy gewerk het toe sy siek geword het. En niemand het opgemerk toe sy verdwyn het nie. Niemand het omgegee toe sy hulp nodig gehad het nie. En as gevolg daarvan het Daniel 3 jaar op straat deurgebring. Josephine het stadig geknik. Maria het baie gewerk. 2, soms 3 poste. Sy het altyd gedroom om vir Daniel 'n beter lewe te gee. En nou, deur een van daardie onverklaarbare draaie van die lewe, het Daniel uiteindelik myne gered. Dit is dus nie vrygewigheid nie, Mef. Josephine. Dit is geregtigheid. Vergoeding, skuld wat ek betaal. Die vrou het Rian se gesig lank bestudeer, asof sy sy siel kon lees. U was 'n ander man voordat u my neefie ontmoet het, was u nie? Die vraag, so direk en skerp, het Rian verras. Ja, het hy eenvoudig erken. 'n Baie ander man. Maria het altyd gesê dat Daniel 'n spesiale gawe gehad het. Nie net om liggame te genees nie, maar ook om siele te genees. Josephine het geglimlag en haar hand uitgesteek om Rian se te hou. Ons aanvaar die aanbod, meneer Botha. Maar met een voorwaarde. Wat sou dit wees? Dat u verstaan dat u ons nie liefdadigheid gee nie. Ons kry almal 'n tweede kans, u Daniel, ek selfs u seun. En tweede kanse is geskenke wat met verantwoordelikhede gepaard gaan. Rian het geknik en die diepte van daardie woorde verstaan. Ek stem volkome saam. Die volgende week, terwyl Josephine en Daniel hulle in die nuwe huis gevestig het, 'n gerieflike 3-kamerwoning in 'n veilige woonkompleks slegs 15 minute van die herehuis af, het Rian 'n besluit geneem wat die sakewêreld geskok het.
In 'n vinnig aangekondigde perskonferensie het hy die stigting van die Maria Smit Stichting onthul, toegewy daaraan om te verseker dat geen kind hulpeloos gelaat word wanneer ouers siek word of sterf nie, en dat werknemers van alle maatskappye werklike ondersteuning in familiekrisisse het. Hierdie stigting, het hy aan tientalle joernaliste aangekondig, sal gefinansier word met 'n aansienlike deel van my persoonlike fortuin. En die eerste program sal die implementering wees van 'n aanvullende gesondheidstelsel vir alle uitkontrakteerde werknemers wat dienste aan die Botha groep lewer, om te verseker dat hulle dieselfde vlak van mediese sorg as ons uitvoerende beamptes het. Reichardt, langs sy broer tydens die aankondiging, het terselfdertyd trots en beangs gelyk. Rian se besluit om 30% van sy aandele in die maatskappy te verkoop om die stigting te finansier, was die onderwerp van ewige besprekings tussen hulle. Is jy seker hiervan, het Reichardt ure voor die perskonferensie gevra. Dit is miljarde rande, Rian. Jy het hierdie rykdom oor dekades opgebou. En waarvoor sou dit my dien as ek nie hier was nie, het Rian eenvoudig geantwoord. As dit nie vir Daniel was nie, sou ek my laaste maande van lewe getel het, nie my aandele nie. Onder die joernaliste teenwoordig by die perskonferensie het Annelien Olivier met professionele belangstelling, maar ook met onteenseglike bewondering, dopgehou. Aan die einde van die geleentheid het sy Rian genader. Indrukwekkende koersverandering, meneer Botha, het sy opgemerk. Opreg of net 'n bemarkingsfoefie? Rian het geglimlag. Kom kyk oor die volgende paar maande na die werk van die stigting, me. Olivier. Die artikels was nog altyd genadeloos in die aanwys van die stelsel se foute. Nou daag ek u uit om 'n opregte poging om dit te verander te dokumenteer. Annelien het geknik en die uitdaging aanvaar. Ek sal kyk. Intussen by Flippie se skool het 'n parallelle transformasie plaasgevind. Die seun, voorheen eensamig en teruggetrokke, het nou entoesiasties gepraat oor sy nuwe vriend Daniel, wat binnekort ook daar sou begin skool gaan. Hy het my pa gered met 'n gebed, het Flippie vir sy klasmaats tydens pouse vertel. Die dokters het gesê dit was onmoontlik, maar dit het gebeur. Die storie deur kinders aan hul ouers herhaal, het vinnig onder die Kaapstadse elite versprei. Kort voor lank het Rian Botha se wonderbaarlike genesing die onderwerp geword van gesprekke by gesofistikeerde etes en sakevergaderings. Sommige het die idee bespot en alles aan mediese toevallighede toegeskryf. Ander, meer ontvanklik vir spiritualiteit, het daarin 'n goddelike teken gesien. Wat niemand egter kon ontken nie, was Rian se sigbare transformasie. Die genadeloose sakeman, bekend vir sy eksklusiewe fokus op resultate, is nou gesien waar hy skoolvergaderings bywoon, in eenvoudige restaurante met sy seun middagete eet, en self sokker speel met kinders tydens die inhuldiging van die Maria Smit Stichting se eerste gemeenskapsentrum. Ter Piet, wat sy toestand steeds gemonitor het die onverklaarbare bevestig, die Hofman-Weller-sindroom, voorheen in versnelde progressie, het in volledige remissie gebly. Alle biochemiese merkers het gestabiliseer en sommige het selfs tekens van verbetering getoon. Wetenskaplik is daar geen verklaring nie, het die dokter tydens 'n privaat konsultasie erken. Ek het internasionale spesialiste geraadpleeg, die toetse vir ontleding na 3 verskillende lande gestuur. Niemand het nog ooit so iets gesien nie. Rian het net geglimlag. Miskien het sommige dinge nie wetenskaplike verklarings nodig nie, Piet. Die dokter het sy bril reggetrek, nadenkend. Weet jy, in my byna 40 jaar van medisyne, het ek geleer dat die wetenskap baie verklaar, maar nie alles nie. Daar is dinge tussen hemel en aarde wat ons mikroskope en mries ontgaan. Terwyl Rian getransformeer het Flippie ook diepgaande veranderinge ondergaan. Die konstante teenwoordigheid van Daniel in sy lewe het lesse gebring wat geen elite skool kon leer nie: empatie, dankbaarheid, veerkragtigheid. Die 2 kinders, afkomstig van heeltemal teenoorgestelde wêrelde, het 'n vriendskap ontwikkel wat almal verras het. Nie alles was egter rooskleurig nie. Met Daniel, wat nou dieselfde eksklusiewe skool as Flippie bywoon, het daar onvermydelik episodes van vooroordeel en afknouery ontstaan. Sommige ouers het diskreet die teenwoordigheid van 'n straatseun in daardie uitgesoekte omgewing bevraagteken. Wreedaardige kinders, wat die elitisme van hul families weerspieël, het nare opmerkings gemaak oor Daniel se velkleur, sy verlede op straat, sy klere wat, hoewel nie dierhandelsmerke vertoon het nie. Flippie, wat hierdie episodes gesien het 'n woede gevoel wat hy nog nooit van tevore ervaar het nie.
Eendag, nadat hy 'n klasmaat Daniel die Botha se troetelbedelaartjie hoor noem het hy in 'n onbeheerbare woede ontplof, wat gelei het tot sy eerste skoolgeveg. Na die direkteurskantoor geroep saam met Rian, het Flippy sy ken omhoog gehou, ondanks sy blou oog en gesnyde lip. Hy moenie geskort word nie, het Rian met die direkteur geredeneer. Hy moet geprys word omdat hy 'n vriend teen vooroordeel verdedig het. Meneer Botha, het die direkteur geduldig geantwoord, ek verstaan u standpunt, maar geweld is nooit die antwoord nie. Flippy moet leer om konflikte op 'n gepaste manier te hanteer. Gepas hoe? Deur onreg te ignoreer. Deur voor te gee dat dit nie bestaan nie, het Rian gevra, sy verontwaardiging het toegeneem. Is dit wat hulle hier leer, met al die absurde maandelikse gelde wat ons betaal? Flippy het sy pa met toenemende bewondering dopgehou. Hy het hom nog nooit met soveel passie iets sien verdedig nie, veral iets wat met hom verband hou. Na die vergadering in die motor het Rian na sy seun gedraai. Ek is trots op jou, Flippy. Dat jy Daniel verdedig het. Die seun, verras deur die onverwagse lof, het sy oë vol traan. Hy het soveel vir ons gedoen, pa. Ek kon nie toelaat dat hulle sulke dinge van hom sê nie. Rian het geknik en onbekende emosie het sy keel toegesluit. Jy word 'n beter man as wat ek ooit was, seun. Tuis het Daniel angstig gewag. Toe hy Flippy se gekneusde gesig sien, het sy oë groot geword. Het jy oor my beklei, het hy sigbaar ontsteld gevra. Jy hoef nie, Flippy. Ek moes wel, het Flippy ferm geantwoord. Jy is my beste vriend. Ek sou dit weer doen as dit nodig was. Daniel het sy kop geskit en hartseer glimlag op sy lippe. My ma het altyd gesê, geweld genereer net meer geweld. Daar is beter maniere om slegte mense te trotseer. Hoe? Deur beter as hulle te wees. Deur te wys dat hulle verkeerd is, nie met vuishoue nie, maar met dade. Daniel se eenvoudige woorde, gelaai met die wysheid wat sy ma hom oorgedra het Flippy en Rian diep getref. Daar was 'n volwassenheid in daardie 8-jarige seun wat baie volwassenes nooit sou bereik nie. In die weke wat gevolg het die vriendskap tussen die seuns steeds gefloreer, ondanks of dalk as gevolg van die uitdagings. Flippy, wat Daniel se raad gevolg het meer konstruktiewe maniere gevind om vooroordeel te hanteer. In plaas daarvan om te beklei, het hy begin om aanbiedings oor sosiale ongelykheid in burgerskapklasse te organiseer en Daniel genooi om sy ervarings te deel. Het julle geweet dat daar meer as 15.000 kinders op straat woon net in die stad Kaapstad, het hy vir sy klasmaats gevra met data wat deur die Maria Smit Stichting verskaf is. Dit is meer as dubbel die aantal studente in al die eenhede van ons skool. Geleidelik het die aanvanklike vyandigheid plek gemaak vir nuuskierigheid, toe vir aanvaarding en uiteindelik, in sommige gevalle, vir opregte vriendskap. Daniel, met sy natuurlike charisma en onwrikbare vrygewigheid, het selfs die mees weerstandige mense gewen. Intussen, by Botha Tegnologie, het 'n ander transformasie plaasgevind. Rykard, aanvanklik skepties oor die veranderinge wat sy broer bevorder het onverwagte positiewe impakte begin opmerk. Die aanvullende gesondheidsprogram vir uitkontrakteerde werknemers, wat hy as 'n onnodige koste voorspel het gelei tot minder afwesigheid en groter produktiwiteit. Die nuwe gesinsondersteuningsbeleide het die personeelomset verminder en werknemersbetrokkenheid verhoog. Die syfers lieg nie, het hy tydens 'n raadsvergadering erken. Ons sien 'n verbetering van 22% in interne tevredenheidsindekse en dit weerspieël direk in die kwaliteit van werk. Rian het geglimlag tevrede. Dit gaan nie net oor die goeie doen nie, Rykard. Dit is ook 'n goeie besigheid. Na die vergadering het die broers saam deur die gang gestap wat na Rian se kantoor gelei het. Werknemers het hulle gegroet terwyl hulle verbygegaan het, met 'n spontaniteit wat in die verlede nie bestaan het nie, toe vrees die oorheersende gevoel was in die teenwoordigheid van die hip. Jy is anders, het Rykard opgemerk. Dit is nie net die siekte in remissie nie. Dit is iets meer. Rian het gestop en na sy broer gedraai. Weet jy wat verander het? Vir die eerste keer in my lewe bou ek nie net 'n ryk nie. Ek bou 'n nalatenskap. Rykard het stadig geknik. Nalatenskap is wat ons vir die volgende geslagte nalaat. 'n Ryk is net wat ons vir onsself ophoop. Presies. En dit het my 56 jaar geneem om die verskil te verstaan.
daardie aand tydens 'n aandete in die Botha-huis, nou 'n weeklikse geleentheid wat Josephine en Daniel ingesluit het Rian die interaksies rondom die tafel dopgehou met 'n gevoel van volheid wat hy nog nooit van tevore ervaar het nie. Josephine het entoesiasties vertel van haar eerste maand in haar nuwe werk, waar sy reeds 'n opvolgprogram vir werknemers met siek familielede geïmplementeer het. Tannie Kosie, wat 'n spesiale liefde vir Daniel ontwikkel het almal met 'n opregte glimlag bedien en aan die gesprek deelgeneem, soos sy nog nooit van tevore gedoen het nie. Rykard het verbasend genoeg met Flippy en Daniel idees bespreek vir 'n skoolprojek oor sosiale entrepreneurskap. Familie. Dit was wat daar gevorm het, wat bloedbande en sosiale hindernisse oortref het. 'n Familie wat nie deur die toeval van geboorte gebou is nie, maar deur die bewuste keuse van mense wat besluit het om vir mekaar om te gee. Na aandete, terwyl almal na die sitkamer gegaan het vir 'n bordspelletjie, nuwe donderdag tradisie, het Rian 'n oproep van Annelien Olivier ontvang. Olivier, waaraan skuld ek die plesier, het hy geantwoord en 'n bietjie van die groep af wegbeweeg. Meneer Botha, ek is besig om my groot verslag oor die storie met Daniel af te handel. Voordat ek dit publiseer, wil ek graag 'n laaste onderhoud hê. Met julle almal saam, indien moontlik. Rian het gehuiwer. Die familie het die afgelope maande doelbewus die pers vir my en Daniel teen oormatige blootstelling beskerm. Ek is nie seker of dit die regte tyd is nie. Ek verstaan u bekommernis, het Annelien geantwoord. Maar ek glo dat hierdie storie vertel moet word. Nie as 'n sprokiesverhaal oor 'n wonderwerk nie, maar as 'n kragtige voorbeeld van sosiale en persoonlike transformasie. Oor hoe 'n onwaarskynlike ontmoeting tussen mense uit heeltemal verskillende wêrelde nie net 'n lewens kan verander nie, maar ook sistemiese veranderinge kan inspireer. Iets in die joernalis se opregtheid het Rian geraak. Laat my die ander raadpleeg. Veral Josephine. Daniel is nou haar verantwoordelikheid, en ons respekteer haar besluite oor die blootstelling van die seun. Dis billik. Ek wag op u terugvoer. Nadat hy opgegaan het Rian Daniel langs die deur gekry, wat hom dopgehou het. Was dit die dame van die koerant, het die seun gevra. Ja. Hoe weet jy geweet? Daniel het sy skouers opgetrek, 'n gebaar wat aan sy ma herinner het. Ek het julle vroeër hoor praat. Sy wil ons storie vertel, is dit nie? Sy wil. Maar ons sal dit net doen as jy en jou tannie instem. Die seun het vir 'n oomblik gedink, met daardie eienaardige erns wat Rian soms laat vergeet het, dat hy met 'n 8-jarige kind gepraat het. Ek dink ons moet dit toelaat, het hy uiteindelik gesê. Nie vir my nie, en ook nie vir u nie. Maar vir ander mense soos ek en my ma. Om te wys dat hulle ook saak maak. Rian het sy bors voel toetrek met 'n oorweldigende emosie. Hy het gebuk en op Daniel se hoogte gekom. Jy is buitengewoon, weet jy? Jou ma sou so trots wees op die man wat jy word. Daniel het geglimlag, sy oë glinsterend van ingehoue trane. Dink jy sy kan ons sien van waar sy is? Ek is seker daarvan, het Rian geantwoord en homself verras met sy eie oortuiging. Hy, wat altyd skepties was oor enigiets wat nie wetenskaplik bewys kon word nie, het nou troos gevind in die idee van 'n teenwoordigheid wat die fisiese oortref het. En ek is seker sy is baie trots. Op daardie oomblik het Flippy by die deur verskyn. Kom julle. Oom Rykard het reeds die speletjie opgestel en spog dat hy almal gaan klop. Daniel het na sy vriend gehardloop, die ernstige gesprek vir 'n oomblik vergeet ten gunste van kinderlike pret. Rian het hulle stadiger gevolg, verwonderd oor sy seun se transformasie. Die eensame en afsydige seun wat hy slegs 'n paar maande gelede geken het nou selfvertroue en vreugde uitgestraal. In die sitkamer het almal reeds rondom die monopolie spelletjie posisies ingeneem, Rykard se keuse, natuurlik. Josephine het gelag terwyl Tannie Kosie die reëls vir die 3de keer verduidelik het. Die atmosfeer was lig, ontspanne, vol 'n harmonie wat daardie huis nog nooit in al die vorige jare geken het nie, opregte vreugde. Gedeel nie deur uitvoerende beamptes wat om mag meding nie, maar deur 'n onwaarskynlike familie wat saam die ware betekenis van rykdom ontdek het. Rian het sy keel skoongemaak en almal se aandag getrek. Voordat ons begin, het ek 'n saak om met julle te bespreek. Veral met jou, Josephine. Almal het hom nuuskierig aangekyk. Annelien Olivier, die joernalis wat julle ontmoet het, wil 'n volledige verslag doen oor dit alles. Ons storie. Daniel het voorgestel dat ons dit dalk moet aanvaar, nie vir ons nie, maar om ander mense te inspireer.
Wat dink julle? 'n Kontemplatiewe stilte het oor die groep geval. Dit was Josephine wat dit verbreek het. Daniel is reg, het sy eenvoudig gesê. Ons storie behoort nie net aan ons nie. As dit ander mense kan help, moet dit gedeel word. Reichardt het stadig geknik. Uit 'n korporatiewe oogpunt maak dit ook sin. Die stigting sou meer mense kon bereik met hierdie sigbaarheid. Maar met een voorwaarde het Josephine voortgegaan, ernstig. Dat dit nie as 'n sprokiesverhaal of as 'n liefdadigheidsstorie behandel word nie. Dit is 'n storie oor sosiale geregtigheid, oor die erkenning van die menslikheid in ons almal, ongeag klas of omstandigheid. Rian het geglimlag, weer eens bewonderend oor die wysheid van daardie eenvoudige vrou. Ek stem volkome saam. Ek sal môre met Annelien praat en alles reël. Flippy, wat die gesprek met belangstelling dopgehou het, het sy hand opgesteek soos hy op skool gedoen het. Kan ek iets sê? Natuurlik, seun. Ek wil hê mense moet weet dat die beste deel van dit alles nie die wonderwerk was dat pa beter geword het nie, het hy met verrassende duidelikheid gesê. Dit was dat ek geleer het dat ons soms hulp moet vra, selfs van mense wat anders as ons lyk. Want ons weet nooit wie die mag het om ons te red nie. Die seun se woorde, so diep en waar, het al die volwassenes in die kamer stilgemaak. Van 'n 9-jarige kind, grootgemaak in uiterste luukse, het een van die grootste lesse van daardie buitengewone reis gekom. Daniel, langs sy vriend gesit, het geglimlag en sy hand geneem. En ek het geleer dat ons soms ander red sonder om eers te weet hoe. Rian het na sy seun gekyk en na die seun wat, op soveel onverwagte maniere, hulle almal gered het op maniere wat die fisiese oortref het. Hy het toe besef dat die ware wonderwerk nie die remissie van sy siekte was nie, maar die transformasie van harte wat gelyk het, asof dit in steeds wyer kringe versprei het vanaf daardie onwaarskynlike ontmoeting in 'n park. Ek dink ons leer almal, het hy gesê, sy stem gelaai met emosie. En ons sal saam aanhou leer. Reichardt het die dobbelstene van die speletjie opgetel. Baie mooi alles, maar ek gaan julle nog steeds in Monopoly verslaan. Die gelag wat gevolg het die herehuis gevul met 'n klank wat, tot onlangs, vreemd was vir daardie mure, opregte vreugde. Gedeel nie deur uitvoerende beamptes wat om mag meding nie, maar deur 'n onwaarskynlike familie wat saam die ware betekenis van rykdom ontdek het. 5 jaar later. Die hoofkwartier van die Maria Smit Stichting het nou 'n hele gebou in die Bellville distrik, oos van Kaapstad, beset. Die 5-verdieping gebou met moderne en volhoubare argitektuur het van kleuterskole en opvoedkundige ruimtes vir kwesbare kinders tot beroepsopleidingssentrums vir alleenstaande moeders en vaders gehuisves. In die binneste tuine het 'n eenvoudige standbeeld Maria Smit gehuldig, nie as 'n slagoffer nie, maar as 'n simbool van krag en waardigheid. In sy kantoor op die boonste verdieping het Rian Botha 'n videokonferensie met internasionale vennote afgesluit. Op 61-jarige ouderdom het hy steeds sy elegante houding en oplettende blik behou, maar wie hom vroeër geken het, sou die diepgaande verskille opmerk. Die uitdrukkingsplooie om sy oë het van gereelde glimlagte gepraat, nie van konstante stres nie. Die stemtoon voorheen gebiedend, het nou 'n besinde kalmte gedra. Ek stem saam dat ons die model na Durban moet uitbrei, het hy aan die uitvoerende beamptes op die skerm gesê. Die sosiale aanwysers van die streek regverdig die prioriteit. Ons kan die implementering in die volgende kwartaal begin, as ons die nodige plaaslike vennootskappe kan verkry. Na afloop van die vergadering het Rian na sy horlosie gekyk. Byna middag, tyd vir die seremonie wat die 5de herdenking van die stigting sou merk. 'n Geleentheid wat vir hom 'n veel groter betekenis gehad het as net die institusionele viering. Hy het na die hoofauditorium gegaan, waar honderde gaste reeds vergader het. Hy het Reichardt dadelik gesien wat geanimeerd met beleggers gesels het. Sy broer, wat aanvanklik die stigting as 'n sekondêre projek gesien het wat potensieel skadelik vir besigheid was, het een van sy vurigste verdedigers geword. Rian het Reichardt geroep toe hy hom sien. Kom ontmoet die mense van die sosiale beleggingsbank. Hulle stel belang om ons finansieringsmodel in ander projekte te herhaal. Glimlaggend het Rian by die groep aangesluit. Reichardt se transformasie oor die jare was dalk net so beduidend soos sy eie. Die pragmatiese uitvoerende beampte wat uitsluitlik op finansiële resultate gefokus het, 'n welsprekende voorstander van korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid geword, en het gereeld artikels gepubliseer en lesings gegee oor hoe besighede tegelyk winsgewend en sosiaal bewus kan wees. Die geheim lê in die volhoubaarheid van die model, het Reichardt aan die beleggers verduidelik.
Dit is nie tradisionele filantropie, waar jy geld skenk en dit is dit nie. Dit is 'n stelsel waar alle belanghebbendes op die lang termyn bevoordeel word. Terwyl hulle gesels het Rian Annelien Olivier die auditorium sien binnekom. Die joernalis wat die stigting se reis sedert die begin gedokumenteer het diskreet gewaai. Haar aanvanklike verslag, 5 jaar gelede gepubliseer, het 'n mylpaal in Suid-Afrikaanse sosiale joernalistiek geword, het internasionale pryse gewen en, belangriker nog, besprekings oor ongelykheid en korporatiewe verantwoordelikheid regoor die land gekataliseer. Stiptelik soos altyd, het Rian opgemerk toe hy nader kom om haar te groet. Sommige dinge verander nooit, het sy geglimlag en die professionele kamera wat sy gedra het, reggetrek. Ander gelukkig, wel. Enige voorskou van vandag se dekking. Ek dink aan 'n spesiale vergelyking van die voor en na. Nie net van die stigting nie, maar van julle almal. Annelien het 'n pouse geneem en hom bestudeer. 5 jaar van volledige remissie, reg? Beskou die dokters dit nog steeds as onverklaarbaar. Rian het geknik. Piet noem dit steeds die geval wat medisyne uitdaag. Maar vir my maak die verduidelikings nie meer saak nie. Wat saak maak, is wat ons doen met die tyd wat ons gegee word. In die middel van die auditorium het Tannie Kosie, nou amptelik direkteur van ontvangs van die stigting, die laaste rye stoele georganiseer met dieselfde doeltreffendheid waarmee sy voorheen die Botha herhuis bestuur het. Rian het sy geroep toe sy hom sien. Die seuns kom reeds. Die skoolbus het pas by die parkeerterrein ingery. Die seuns. Selfs met Daniel nou 13 jaar oud en Flippie 14, het Tannie Kosie steeds na hulle verwys en sou waarskynlik aanhou selfs wanneer hulle volwassenes was. Die gedruis in die auditorium het toegeneem toe tientalle uniformgedra tieners begin instroom het, gelei deur onderwysers. Dit was 'n spesiale groep, die eerste begunstigdes van die stigting se opvoedkundige program, nou hoërskoolleerlinge in vennootskapskole. Tussen hulle, uitstaande nie deur lengte nie, maar deur charismatiese teenwoordigheid, het Daniel gekom. Die maar en skaam seun het verander in 'n selfversekerde tiener met 'n maklike glimlag en oplettende blik. Langs hom, Flippie, nou langer as sy vriend, met dieselfde groen oë as sy pa, maar 'n uitdrukking van kalmte wat Rian nog nooit in sy jeug gehad het nie. Toe hulle Rian sien, het albei entoesiasties gewaai en 'n pad tussen hul klasmaats gebaan om hom te bereik. Pa, ons het u gesoek, het Flippie uitgeroep en hom kortliks omhels. Die openbare toon van liefde, nou so natuurlik, het Rian se hart elke keer nog warm gemaak. Ons projek het die eerste plek op die provinsiale wetenskapskou gewen, het Daniel aangekondig, sy oë glinsterend van trots. Ons gaan Kaapstad op die nasionale vlak verteenwoordig. Die app vir die koppeling van beenmergskenkers en pasiënte, het Rian gevra en reeds die antwoord geweet. Hy het die ontwikkeling van die projek maande lank gevolg en met bewondering gekyk hoe die seuns tegniese kennis en sosiale sensitiwiteit gekombineer het. Ja, die beoordelaars het gesê dit het die potensiaal om regtig lewens te red, het Flippie verduidelik, die opgewondenheid duidelik in sy stem. En die tegnologiemaatskappy wat Tannie Josephine aanbeveel het, gaan ons help om professioneel te ontwikkel. Josephine. Asof opgeroep deur die vermelding van haar naam, het sy in die voorportaal verskyn, onberispelik geklee vir die geleentheid. Op 50-jarige ouderdom het sy dieselfde rustige waardigheid behou, maar het nou die pos van direkteur van gemeenskapsprojekte van die stigting beklee, en het inisiatiewe gelei wat reeds duisende families in soortgelyke situasies as die wat sy en Daniel in die gesig gestaar het, beïnvloed het. My geniale seuns het aangekom, het sy geglimlag toe sy naderkom en Daniel met moederlike trots omhels. Almal in die stigting praat oor julle prys. Dit was Daniel se idee, het Flippie verduidelik. Ek het net gehelp met die programmering. Dit was albei se idee, het Daniel reggestel en die vrygewigheid getoon wat hom gekenmerk het. Flippie is die een wat regtig van kode verstaan. Ek het net aan die konsep gedink. Terwyl hy die interaksie dopgehou het, het Rian dieselfde gevoel van volheid ervaar wat hom na soveel jare nog steeds verras het. Om sy seun te sien, voorheen eensamig en emosioneel afsydig, nou floreer as 'n deernisvolle en betrokke jong man. Om Daniel te sien, wat net nog 'n tragiese statistiek op die stad se strate kon gewees het, nou 'n pad van oneindige moontlikhede bewandel. 'n Diskrete klokkie het die begin van die seremonie aangekondig. Almal het hul plekke in die auditorium ingeneem, terwyl Rian na die verhoog gegaan het.
Staande by die mikrofoon, het hy die diverse gehoor waargeneem, uitvoerende beamptes in formele drag, families wat bevoordeel is deur die stigting se programme, joernaliste, politici, sosiale aktiviste. Wêrelde wat selde ontmoet het nou dieselfde ruimte gedeel. 5 jaar gelede het hy begin, sy stem helder wat die omgewing gevul het, was ek 'n ander man. 'n Suksesvolle sakeman volgens konvensionele standaarde, maar 'n totale mislukking in die dinge wat werklik saak maak. 'n Aandagtige stilte het oor die gehoor geval. Ek het 'n terminale diagnose en 'n onwaarskynlike ontmoeting met 'n straatseun nodig gehad om te besef hoe leeg my definisie van sukses was. Ek moes hulp smeek by iemand wat die samelewing onsigbaar gemaak het om die ware betekenis van waardigheid te verstaan. In die eerste ry het Daniel met 'n rustige uitdrukking geluister, sonder verleentheid of valse beskeidenheid. Deur die jare het hy geleer om sy rol in daardie buitengewone storie te aanvaar sonder om homself as spesiaal of superieur daardeur te beskou. Baie mense noem dit 'n wonderwerk wat daardie dag in die Kirstenbosch botaniese tuine gebeur het. Miskien was dit. Maar die ware wonderwerk was nie die remissie van my siekte nie, dit was die genesing van my sosiale blindheid. Dit was om te besef dat ek 'n ryk gebou het ten koste van die onsigbaarheid van mense soos Maria Smit, wat in my maatskappy gewerk het sonder dat ek ooit haar naam geken het. Rian het 'n pouse geneem, sy oë het die van Josephine in die gehoor gevind. Sy het effens geknik en hom aangemoedig om voort te gaan. Die Maria Smit Stichting bestaan nie om die gewete van bevoorregtes soos ek te verlig nie. Dit bestaan om die stelsel te transformeer wat gaping skep tussen mense wat eweveel waardeer moet word. In 5 jaar het ons meer as 20,000 families in kwesbare situasies gehelp. Ons het aanvullende gesondheidsprogramme in meer as 50 maatskappye geïmplementeer. Ons het ondersteuningsnetwerke geskep vir kinders wie se ouers ernstige siektes in die gesig staar. Skyfies het indrukwekkende statistieke op die groot skerm agter Rian vertoon, maar hy het geweet dat die syfers, hoe indrukwekkend ook al, nie die wese van wat hulle bereik het, vasgevang het nie. Maar behalwe die data, is wat my die meeste trots maak, die kulturele verandering wat ons begin sien. Sakemanne wat voorheen sosiale uitgawes as onnodige koste beskou het, verstaan nou dat belegging in mense nie net eties is nie, dit is ook op die lang termyn slim. Werknemers wat voorheen bang was om mediese verlof te vra om vir familielede te sorg, het nou institusionele ondersteuning. Kinders wat op straat kon beland het, soos Daniel, het nou ondersteuningsnetwerke wat kontinuïteit in hul studies en ontwikkeling verseker. In die gehoor het Rykard geglimlag en sy eie transformasiereis in daardie woorde herken. Langs hom het Piet, nou vrywillige mediese direkteur van die stigting, nadenkend geknik. Vandag, terwyl ons 5 jaar van die stigting vier, merk ons nie net 'n datum nie. Ons herbevestig 'n verbintenis om voort te gaan om bred te bou waar daar voorheen mure was. Om mense te sien waar ons voorheen net funksies gesien het. Om te erken dat geen sake sukses die verwaarlosing van ons gedeelde menslikheid regverdig nie. Rian het 'n pouse geneem, sy oë het die van Flippy in die gehoor gevind. My seun het my die grootste les van alles geleer toe hy, op 9-jarige ouderdom, hulp gesmeek het by iemand wat die samelewing gemarginaliseer het. Op daardie oomblik van absolute kwesbaarheid het hy klas, trots en vooroordeel hindernisse oortref. En Daniel, met die wysheid wat hy van sy ma geërf het met onvoorwaardelike deernis geantwoord. Die laaste woorde was gelaai met opregte emosie. Die ware wonderwerk was nie net medies nie, maar menslik, die oomblik toe 'n ryk seun nederigheid geleer het deur hulp te smeek by die armste, en 'n arm seun vriendelikheid gekies het ondanks dat hy alles verloor het. 2 kinders uit teenoorgestelde wêrelde, verenig deur deernis op die kwesbaarste oomblik, het golwe van transformasie geskep wat steeds uitbrei. Dit is hierdie gees wat ons vandag vier. Dit is hierdie nalatenskap wat ons beloof om te eer. Die applaus wat gevolg het, was oorverdowend. Families wat deur die stigting bevoordeel is, het eerste opgestaan, gou gevolg deur die hele gehoor. Baie het diskrete trane afgevee, geraak nie net deur die woorde nie, maar deur die egtheid waarmee dit uitgespreek is. Terwyl Rian na sy plek teruggekeer het, is Daniel en Flippy na die verhoog geroep om hul bekroonde projek aan te bied. Met indrukwekkende selfvertroue vir hul ouderdomme, het hulle verduidelik hoe die app die verbinding tussen versoenbare beenmergskenkers en behoeftige pasiënte sou vergemaklik en bureaukratiese en geografiese hindernisse sou oorkom. Die idee het ontstaan toe ons die storie van Tannie Francis geken het, wat haar dogter verloor het terwyl sy gewag het vir 'n versoenbare skenker, het Daniel verduidelik.
Ons het besef dat baie mense wil help, maar nie weet hoe nie of probleme ondervind in die proses. Ons app vereenvoudig alles, het Flippy aangevul en skyfies van die prototype gewys. Van die aanvanklike registrasie tot die opvolg na die skenking. En die beste, ons het reeds 'n vennootskap met 3 hospitale vir loodsimplementering. Aan die einde van die aanbieding het Josephine die verhoog betree om die seuns 'n simboliese tjek te oorhandig, die stigting se eerste amptelike belegging in hul projek. Die toneel het die filosofie van die organisasie perfek vasgevang, nie net om mense in nood te help nie, maar om die volgende generasie te bemagtig om innoverende oplossings te skep. Die seremonie het voortgegaan met meer aanbiedings en huldigings, wat geëindig het met 'n emosionele video wat deur Annelien Olivier geproduseer is. Die dokumentêr het die volledige reis getoon, van Rian se ineenstorting in die park, deur die virale verspreiding van die video, tot die sosiale impakte van die stigting 5 jaar later. Die kragtigste beelde was egter die onderhoude met families wat beïnvloed is. Moeders wat kinders se behandelings kon volg sonder om werk te verloor. Kinders wat op skool gebly het ondanks die verlies van ouers aan ernstige siektes. Uitkontrakteerde werknemers wat uiteindelik toegang tot waardige mediese behandeling gehad het. Aan die einde van die geleentheid, terwyl gaste in die tuin gesels het Rian 'n oomblik van stilte naby die standbeeld van Maria Smit gevind. Die eenvoudige monument het die waardigheid van die vrou wat, sonder dat hy haar ooit geken het, sy lewe heeltemal verander het, perfek vasgevang. Sy sou trots gewees het Josephine gesê en stilweg nader gekom. Op dit alles, maar veral op Daniel. Rian het geknik. Hy is buitengewoon. Was altyd. Hy het 'n blink toekoms voor hom. Net soos Flippy het Josephine geglimlag. Daardie seun het heeltemal getransformeer. Dit is moeilik om te glo dat dit dieselfde skaam en afsydige seun van 5 jaar gelede is. Dit is nie dieselfde nie, het Rian eerlik geantwoord. Net soos ek nie dieselfde is nie. Daniel en jy het ons geleer wat werklik saak maak. Josephine het die 2 tieners aan die ander kant van die tuin dopgehou. Daniel en Flippy was omring deur 'n groep beleggers wat belangstel in hul projek en het entoesiasties die volgende stappe van die ontwikkeling verduidelik. Hulle vul mekaar perfek aan, het sy opgemerk. Daniel het die hart, die empatie, die menslike visie. Flippy het die praktiese sin, die tegniese kennis, die analitiese verstand. Saam is hulle onstuitbaar. Soos ons 2 uiteindelik geword het Rian geglimlag, verwysend na die vennootskap wat hy met Josephine in die bestuur van die stigting ontwikkel het. Wie sou dit gedink het? 'n Kort oomblik van gemaklike stilte het tussen hulle geval, voordat Josephine weer gepraat het. Weet u wat Maria altyd gesê het? Dat mense om 'n rede in ons lewens kom, sommige vir 'n vinnige les, ander vir 'n lang reis. En Daniel het in myne gekom om my te leer om regtig te lewe, het Rian voltooi. Om ons almal te red op maniere wat veel verder gaan as die fisiese. Op daardie oomblik is hulle onderbreek deur Piet, wat met 'n merkwaardige plegtige uitdrukking nader gekom het. Rian, die laaste resultate van u toets het vanoggend aangekom, het hy aangekondig. Ek wou dit persoonlik deel. Selfs na 5 jaar van stabiele remissie het Rian steeds gereelde ondersoeke ondergaan. Die Hofman-Weller-sindroom was te onvoorspelbaar om die wag heeltemal te laat sak. En toe het hy gevra met 'n effense, onvermydelike spanning in sy stem. Die dokter het geglimlag en sigbaar ontspan. Volledige remissie gehandhaaf. Maar daar is meer, die merkers van neurale degenerasie wat ons jare lank gemonitor het heeltemal verdwyn. Dit is asof die siekte nooit bestaan het nie. Josephine het diskreet Rian se hand vasgedruk, haar uitdrukking weerspieël stil dankbaarheid. Die mediese wetenskap het geen verklaring nie, het Piet voortgegaan. Ek het spesialiste op 3 kontinente geraadpleeg. Vir alle doeleindes het u genesing ervaar wat alle bekende parameters uitdaag. Rian het geknik sonder verrassing. Hy het lankal opgehou om rasionele verklaringe te soek vir wat daardie dag in die park gebeur het. Dankie, Piet. Vir alles. Toe die dokter weggaan, het Rian en Josephine weer na die seuns gekyk, wat nou deelgeneem het aan 'n amptelike foto met al die jong begunstigdes teenwoordig. Lewe, het Josephine eenvoudig gesê. Dit is waaroor dit uiteindelik gaan. Nie net oor oorlewing nie, maar oor voluit lewe met doel. En verbinding, het Rian bygevoeg. Om te besef dat ons almal deel is van iets groters, almal onderling verbind op maniere wat ons nie altyd verstaan nie.
Aan die ander kant van die tuin het Daniel na hulle gekyk en geglimlag, dieselfde pure en opregte glimlag wat, 5 jaar gelede, die sypaadjie van die Kirstenbosch botaniese tuine verlig het, terwyl sy klein hande op die bors van 'n vreemdeling gerus het. In daardie glimlag was die wese van alles wat hulle saamgebou het, die sekerheid dat, selfs in die donkerste oomblikke, menslike deernis die mag het om nie net individuele lewens nie, maar hele samelewings te transformeer. En so, onder die Kaapstadse lig, dieselfde stad wat soveel lyding en soveel onverskilligheid aanskou het 'n nuwe storie voortgegaan om geskryf te word. 'n Storie waar sosiale hindernisse verdwyn het voor die eenvoudigste en kragtigste van waarhede, dat ons almal verdien om gesien te word, ons almal verdien om gehelp te word, ons almal verdien 'n tweede kans. Einde van die storie.